Die miljonair se dogter het aan haar bed gekluister geleef, bleek en al hoe swakker, terwyl almal in 'n geheimsinnige siekte geglo het. Maar die nuwe huiswerker, agterdogtig, begin iets vreemds oplet in die medisyne wat die meisie elke dag geneem het. Eendag, terwyl sy die kamer skoonmaak, kry sy 'n weggesteekte boksie onder die bed, en die geheim wat sy ontdek, verander alles. Van daardie oomblik af verander dit wat net 'n gewone werk was in 'n desperate stryd vir die waarheid en vir die kind se lewe. Anja van der Merwe het na die vervrommelde koevert in haar hande gekyk, wat die nuutste toetsuitslae van haar ma bevat het. Tannie Marie het dierbehandeling benodig en die gesin se spaargeld was besig om op te raak. Op 28-jarige ouderdom, werkloos vir 6 maande sedert die winkel waar sy gewerk het gesluit het Anja die gewig van die wêreld op haar skouers gevoel. Die klein woonstel in die Kaapse vlakte het gelyk asof dit al hoe meer krimp met die rekeninge wat op die kombuistafel opgehoop het. "Ma, ek gaan hierdie werk kry, ma sal sien," het Anja gesê en die koevert in haar verslete handsak gebêre. Tannie Marie, wat in die sitkamer se leunstoel met 'n kombers oor haar bene gesit het met moeite geglimlag. Die gevorderde reumatoïede artritis het haar elke dag meer afhanklik gemaak en die hoëkoste medikasie was besig om onmoontlik te word om te bekostig. "My kind, jy hoef jou nie so oor my te bekommer nie. Die Here voorsien," het Tannie Marie geantwoord, met die kalmte wat haar altyd gekenmerk het, selfs in die moeilikste tye sedert haar man hulle verlaat het toe Anja net 12 jaar oud was. Anja het weer na die advertensie in die koerant gekyk, huishulp vir luukse woning in Constantia. Salaris bo markwaarde. Ondervinding met kinders sal 'n voordeel wees. Die salaris wat oor die telefoon genoem is, was byna 3 keer soveel as wat sy by die winkel verdien het, genoeg om haar ma se behandeling te dek en nog 'n bietjie oor te hê. Dit was haar laaste hoop. Die stampvol bus het die stad deurkruis, van die Kaapse vlakte tot by die Atlantiese kus, op 'n reis wat eindeloos gelyk het. Toe sy uiteindelik by die naaste bushalte aan die aangeduide adres aankom, moes Anja nog 15 minute lank stap tussen imposante herhuise wat meer so stedelike kastele gelyk het, elkeen meer spoggerig as die ander. Die kontras met haar eie woonbuurt kon nie groter wees nie. Toe sy by Magnolialaan 1082 aankom, het Anja beïndruk stilgehou. Die eiendom was omring deur hoë mure met 'n indrukwekkende smeehuisterrek by die ingang. Deur die interkom het sy haarself met 'n huiwerige stem aangekondig. Sekondes later het die hekke outomaties oopgeswaai en 'n noukeurig versorgde tuin onthul, met marmerbeelde en 'n klippaadjie wat na die hoofingang van die 3-verdieping herreis gelei het. Haal diep asem, het sy vir haarself gemompel en die enigste baadjie wat sy besit het, wat sy tydens 'n uitverkoping by 'n afdelingswinkel gekoop het, reggetrek. Die herreis se deur het oopgegaan nog voordat sy die deurklokkie kon lui. Lang, skraal en elegante vrou van ongeveer 35 jaar het haar met 'n onberispelike postuur ingewag. Haar blonde hare was in 'n perfekte bolla vasgemaak en haar ontwerpersklere het skerp gekontrasteer met Anja se eenvoudige drag. "Jy moet die kandidaat vir die pos wees." "Kom binne," het die vrou gesê met 'n koue, berekende stem, sonder om 'n glimlag of 'n handdruk aan te bied. "Ek is Elise de Villiers, Hendrik Botha se vrou." Anja het Elise deur die binnekant van die herreis gevolg en probeer om nie haar verbasing oor die weelde wat haar omring het, te wys nie. Meubels wat gelyk het asof dit uit dekortydskrifte kom, kunswerke teen die mure, kristalkandelare wat van hemelhoë plafonne hang. Alles het rykdom en verfyning uitgestraal. "My man is op 'n sakereis, soos gewoonlik," het Elise verduidelik terwyl sy Anja na 'n sitkamer gelei het. "Hy is selde tuis, so dit is ek wat alles hier bestuur, insluitend die aanstelling van personeel." Anja het geknik en op die punt van die bank gaan sit toe Elise beduie, en het ongemaklik in daardie omgewing gevoel. Die onderhoud het formeel begin, met vrae oor vorige ondervinding, beskikbaarheid en verwysings. Anja het eerlik geantwoord en genoem dat, alhoewel sy nog nooit as 'n huishulp gewerk het nie, sy georganiseerd was en vinnig geleer het. "Ek het 'n stiefdogter, Lientjie, 7 jaar oud," het Elise gesê met 'n uitdrukking wat Anja kon ontsyfer nie. "Sy is 'n spesiale kind met spesifieke behoeftes. Sy het 'n ernstige respiratoriese toestand wat haar die meeste van die tyd aan haar kamer gekluister hou. Jy sal ook moet help om na haar om te sien." "Natuurlik, geen probleem nie," het Anja dadelik geantwoord. "Ek is baie lief vir kinders." Iets in Elise se blik het subtiel verander. "Uitstekend. Die werk vereis absolute diskresie oor wat in hierdie huis gebeur.
Ons waardeer ons privaatheid en my man, as 'n belangrike sakeman, heg groot waarde daaraan. Die gesprek is onderbreek deur 'n sagte klokkie. Elise het na haar polshorlosie gekyk. Dis Lientjie se medisyne. Kom, ek sal jou aan die meisie voorstel. As jy hier gaan werk, moet jy leer om haar medikasie korrek toe te dien. Hulle het 'n marmertrap na die tweede verdieping geklim. Elise het Anja deur 'n wye gang met verskeie deure gelei. Hulle het voor die laaste deur stilgehou, versier met 'n kleurvolle plaatjie waarop Lientjie in kinderlike letters geskryf was. Lientjie is die dogter uit Hendrik se eerste huwelik, het Elise in 'n lae stem verduidelik. Haar biologiese ma, Anneliese, het 2 jaar gelede onder misterieuse omstandighede verdwyn tydens 'n reis na Europa. Ons vermoed sy het 'n ongeluk gehad, maar haar liggaam is nooit gevind nie. Anja het 'n rilling gevoel. Daar was iets in Elise se toon toe sy oor haar man se eksvrou gepraat het wat ontstellend geklink het. Lientjie het nog nie die trauma oorkom nie, het Elise voortgegaan. En daarna het haar gesondheid drasties verswak. Die dokters het 'n seldsame respiratoriese siekte gediagnoseer, vererger deur emosionele stres. Elise het die deur saggies oopgemaak. Die kamer was ruim en versier soos enige meisie se droom, mure in pastelkleure, 'n hemelbed, rakke vol boeke en speelgoed, en selfs 'n klein marionetteater in 'n hoek. Tog het die atmosfeer 'n melancholiese gevoel gehad, met die gordyne half toegetrek wat die natuurlike lig geblokkeer het. Op die bed het 'n klein figuurtjie teen kussings geleun. Lientjie was 'n meisie met fyn gelaatstrekke, lang bruin hare en groot, ekspressiewe oë, maar haar uiterste bleekheid en brose, amper deurskynende voorkoms het die aandag getrek. Lientjie, my skat, hierdie is Anja. Sy gaan by ons werk en help om na jou om te sien, het Elise aangekondig, met 'n glimlag wat nie haar oë bereik het nie. Die meisie het Anja met nuuskierigheid dopgehou. Daar was iets in haar blik, 'n mengsel van hartseer en agterdog wat gelyk het asof dit deur die nuweling se siel sny. Hallo Lientjie, het Anja gesê en met 'n opregte glimlag nader gekom. Dis 'n plesier om jou te ontmoet. Lientjie het nie dadelik geantwoord nie, sy het net Anja se gesig bestudeer asof sy na iets soek. Na 'n paar sekondes het 'n klein glimlaggie op haar bleek lippe verskyn. Jy het vriendelike oë, het die meisie gemompel, met 'n stem so swak dat Anja moes vooroorleun om te hoor. Tyd vir jou medisyne, Lientjie, het Elise onderbreek en na 'n ingeboude kas in die muur gestap. Daaruit het sy 'n skinkbord met verskeie flessies medisyne en 'n glas water gehaal. Dit is 6 verskillende medisyne, 3 keer per dag op streng beheerde tye. Anja het aandagtig toegekyk terwyl Elise elke medisyne verduidelik het. Hierdie is vir longfunksie, hierdie vir immuniteit, hierdie vir allergieë, hierdie is 'n kortikosteroïd, hierdie vir angs en hierdie is 'n vitamienaanvulling. Lientjie het elke pil gehoorsaam gesluk, maar Anja het opgemerk dat die meisie na die medisyne gekyk het met 'n uitdrukking wat amper vreesbevange gelyk het. Jy sal binnekort vaak voel, soos altyd, het Elise vir Lientjie gesê en meganies oor haar hare gestreel. Dis 'n normale neeweffek van die medikasie. Terwyl sy Lientjie se kussings reggeskuif het, het Anja opgemerk dat die meisie probeer om iets vir haar te sê, maar haar oë het reeds begin swaar word. Binne minute was Lientjie in 'n toestand van halfbewussyn en het gesukkel om haar oë oop te hou. Kom ons laat haar rus, het Elise gesê en Anja uit die kamer gelei. Die kalmerende effek is nodig sodat haar liggaam sy krag kan herwin. Terug op die onderste verdieping het Elise die onderhoud afgesluit deur die werksomstandighede te verduidelik, maandag tot saterdag, van 7 tot 7, met 1 afdag per week, plus die salaris wat, soos beloof, werklik aanloklik was. Wanneer kan jy begin, het Elise gevra. Môre nog, het Anja sonder aarseling geantwoord, terwyl sy aan haar ma se mediese rekeninge gedink het. Uitstekend. Ons sal sien hoe jy in die proeftydperk vaar. Elise het haar na die deur begelei. Laaste ding, Lientjie het goeie dae en slegte dae. Op slegte dae kan sy skaars uit die bed kom. Op goeie dae het sy dalk selfs energie om 'n bietjie te speel. Maar moet haar nooit, onder geen omstandighede, sonder my uitdruklike toestemming uit die kamer laat gaan nie. Haar toestand is uiters delikaat en enige onvanpaste blootstelling kan skadelik wees. Met die afskeid kon Anja nie ophou dink aan die bleek meisie en haar hartseer blik nie. Daar was iets in daardie huis, in daardie situasie, wat nie reg gevoel het nie. Maar sy het daardie werk desperaat nodig gehad. Op die bus terug huis toe het sy alles wat sy gesien het, in haar gedagtes oorgespeel.
Die liekse herreis, die elegante maar koue stiefma, die siek meisie met 'n blik wat gesmeek het vir iets wat Anja nie kon ontsyfer nie. Daar was baie onbeantwoorde vrae, maar een ding was seker, iets vreemds was aan die gebeur in daardie huis, en op een of ander manier het Anja gevoel dat sy op die punt was om betrokke te raak by iets veel groter as net 'n eenvoudige huishoudelike werk. Ek het die werk gekry, ma, het sy aangekondig toe sy by die huis kom, en probeer opgewonde klink. Tannie Marie het verlig geglimlag. Dank die Here, my kind. Ek het geweet jy sou. Daardie nag het Anja al lank geneem om aan die slaap te raak. Die beeld van klein Lientjie, wat pille sluk en dan in 'n byna komatose slaap wegsink, wou nie uit haar gedagtes gaan nie. Daar was iets verkeerd met daardie medisyne, met die stiefma se gedrag, met die pa se afwesigheid, met die biologiese ma se verdwyning. Dis net die eerste dag, het sy vir haarself in die donker van die kamer gemompel. Moenie oorhaastige gevolgtrekkings maak nie. Maar 'n innerlike stem het volgehou dat iets nie reg was nie. En Anja, sonder om dit te weet, was op die punt om 'n geheim te ontdek wat die verloop van haar lewe en die van Lientjie vir altyd sou verander. Anja se eerste amptelike dag by die Botha herreis het om 7 uur die oggend begin. Sy het stiptelik opgedaag, geklee in die uniform wat Elide voorsien het, 'n eenvoudige grys rok met 'n wit voorskoot, wat haar 'n byna anagronistiese voorkoms gegee het, asof sy uit 'n ou fliek gestap het. Die huishoudster, 'n middeljarige dame genaamd Griet, het haar ontvang en haar pligte in detail verduidelik. Mevrou Elise is baie veelluisend, het Griet in 'n lae stem gewaarsku, terwyl sy vir Anja gewys het waar die skoonmaakmiddels was. Alles moet onberispelik wees, veral die meisie Lientjie se kamer. Die stof kan haar respiratoriese probleme vererger. Anja het geknik en elke stukkie inligting ingeneem. Die herreis het 5 en syte slaapkamers, 3 sitkamers, 'n biblioteek, 'n studeerkamer, 'n musiekkamer, 'n speletjieskamer, 'n binnenshuise swembad en 'n wintertuin gehad, benewens die ruim kombuis en waskamer. Behalwe sy en Griet, het 'n tuinier wat 3 keer per week gekom het, 'n kok en 'n bestuurder ook daar gewerk. Mevrou Elide hou nie daarvan dat ons te veel met Lientjie praat nie, het Griet voortgegaan, met 'n blik wat meer gesê het as haar woorde. Sy sê die meisie raak maklik moeg en het absolute rustigheid nodig. Sy lyk inderdaad baie broos, het Anja opgemerk en die kind se bleekheid onthou. Sy was nie altyd so nie, het Griet gefluister en seker gemaak niemand is naby nie. Voor haar ma se verdwyning was Lientjie 'n normale kind, vol energie. Sy het in die tuin gespeel, balletlesse gehad, skool toe gegaan soos enige ander meisie. Dit was nadat mevrou Anneliese verdwyn het dat sy begin agteruit gaan het. Anja het 'n koue rilling langs haar ruggraat gevoel. En wat presies het met haar ma gebeur? Griet het 'n vaag gebaar met haar hande gemaak. Niemand weet regtig nie. Sy was met vakansie in Nederland, waar meneer Hendrik se familie vandaan kom. Sy het een middag gaan inkopies doen en nooit weer teruggekom nie. Die Nederlandse polisie het maande lank ondersoek ingestel, maar hulle het nooit iets beslissends gevind nie. Meneer Hendrik was verpletter. Kort daarna het hy mevrou Elise by 'n liefdadigheidsgeleentheid ontmoet. Hulle is vinnig getroud, minder as 6 maande later. Die gesprek is onderbreek deur die geluid van hakke in die gang. Elise het verskyn, onberispelik geklee in 'n wynrooi snyierspak. "Ek sien Griet wys jou reeds alles," het sy gesê met 'n ingetoe glimlag. "Ek hoop jy is gereed om te begin." Lientjie het vandag meer ongesteld wakker geword. "Ek wil hê jy moet haar kamer skoonmaak terwyl sy ontbyt in die bed eet. Help haar daarna met haar bad. Ek gaan uit vir 'n vergadering by die Liefdadigheidsstigting waarvan ek die voorsitter is en sal eers die middag terug wees." Anja het geknik terwyl Elise 'n klein goue sleutel aan haar oorhandig het. "Hierdie is die sleutel vir die medisynekas in Lientjie se kamer. Alles is geetiketeer met die tye. Moenie vergeet nie, 10 uur stiptelik, nie 'n minuut meer of minder nie." Nadat Elide vertrek het, het Anja na Lientjie se kamer opgegaan. Sy het saggies aan die deur geklop voordat sy ingegaan het. "Goeiemôre, Lientjie," het sy met 'n warm glimlag gesê. Die meisie het op die bed gesit, met 'n ontbytskinkbord wat byna onaangeraak voor haar was. Sy het selfs bleker as die vorige dag gelyk, maar haar oë het effens opgehelder toe sy Anja sien. "Jy het teruggekom," het Lientjie gesê, met 'n stem wat skaars meer as 'n fluistering was. "Natuurlik het ek teruggekom. Ek werk nou hier, onthou." Anja het nader gekom en opgemerk dat die meisie skaars aan haar kos geraak het. "Is jy nie honger nie?" Lientjie het haar skouers opgetrek.
Ek is nooit soggens honger nie. Dis as gevolg van die aandse medisyne, dink ek. Dit maak my maag naar. Terwyl sy die kamer opgeruim het Anja saggies met Lientjie gesels en probeer om haar beter te leer ken. Die meisie het met kortsinnige geantwoord, asof sy energie spaar, maar haar oë het Anja deur die hele vertrek gevolg, aandagtig vir elke beweging. Het jy maatjies wat vir jou kom kuier, het Anja gevra, terwyl sy die water in die blompot op die tafeltjie verruil het. Lientjie het haar kop geskud. Ek mag nie kuiergaste ontvang nie as gevolg van my siekte. En ek gaan nie meer skool toe nie. Ek het lesse by 'n privaat onderwyser wat 3 keer per week kom, maar net as ek goed genoeg voel. En was jy altyd so siek? 'n Swaar stilte het in die lug gehang. Lientjie het na die deur gekyk, asof sy seker maak dat niemand luister nie. Nee, het sy uiteindelik geantwoord. Ek was voorheen gesond. Ek het ballet gedoen, geswem, baie maatjies gehad. Alles het verander nadat mamma verdwyn het. Lientjie se stem het effens gebewe. Anja het opgehou met wat sy gedoen het en op die rand van die bed gaan sit. Ek is jammer oor jou ma, het sy opreg gesê. Almal sê sy het 'n ongeluk gehad, het Lientjie voortgegaan, met haar oë op haar eie hande gefestig. Maar ek glo dit nie. Mamma het my elke dag gebel as sy gereis het, en daardie oggend het sy vir my gesê sy het 'n verrassing vir my en pappa. Sy het gelukkig geklink, nie soos iemand wat gaan verdwyn nie. 'n Traan het oor die meisie se bleek gesig geloop. Anja het gevoel hoe haar hart saamtrek. En nadat Tannie Elide hier kom woon het ek begin siek word. Eers was dit net klein hoesies, toe het dit erger geword. Nou is ek altyd moeg, altyd vaak. Anja het haar hand uitgesteek en Lientjie se saggies vasgehou. Dit was yskoud. Lientjie, jou medisyne, weet jy presies waarvoor dit is? Die meisie het haar kop ontkennend geskud. Tannie Elise sê dis vir my respiratoriese siekte, sodat ek eendag kan gesond word. Maar dis vreemd, want voorheen het ek net gehoes, nou is ek altyd vaak en swak. Die horlosie teen die muur het 9:45 geslaan. Daar was net 15 minute oor voor die medisyne tyd. Ek sal jou help met jou bad voor die medisyne, goed, het Anja gevra en Lientjie gehelp om op te staan. Wat sy gesien het haar diep geskok. Die meisie was so swak dat sy skaars op haar eie kon staan. Haar klein maar lyfie het soos die van 'n brose pop gelyk. Tydens die bad het Anja perserige merke op Lientjie se arms opgemerk. Wat is hierdie merke, my skat? Ek weet nie, het Lientjie geantwoord en na haar eie arms gekyk asof sy dit vir die eerste keer sien. Hulle verskyn so nou en dan. Tannie Elide sê dis as gevolg van my lae immuniteit. Na die bad het Anja Lientjie gehelp om 'n skoon nagklere aan te trek en haar weer in die bed gemaklik gemaak. Dit was tyd vir die medisyne. Met die goue sleutel het sy die ingeboude kas in die muur oopgesluit. Binne het sy 'n noukeurige organisasie gevind, flessies geëtiketeer met komplekse name, georganiseer volgens toedieningstyd. Volgens die gedetailleerde instruksies op 'n aangehegte knipbord, het Anja die 6 medisyne vir 10 uur geskei. Terwyl sy die glas water voorberei het, kon sy nie anders as om die vreemde name op die etikette op te merk nie, anders as die wat Elise genoem het. Is dit dieselfde medisyne as altyd, het sy terloops gevra. Lientjie het na die pille van verskillende kleure gekyk. Ek dink so hulle verander so nou en dan, maar dis altyd baie. Anja het die medisyne een vir een gegee en aandagtig toegekyk terwyl Lientjie dit gesluk het. Sy wou meer vra, maar was bang om die meisie bang te maak of voortydige agterdog te skep. Voel jy anders nadat jy die medisyne geneem het sy uiteindelik gevra, nie in staat om haar nuuskierigheid te bedwing nie. Lientjie het gegaap, haar oë het reeds begin swaar word. Ek word baie vaak en alles word so 'n bietjie wasig. In minder as 15 minute was Lientjie in 'n toestand soortgelyk aan die vorige dag, half bewus, met haar oë half oop, maar nie in staat om 'n samehangende gesprek te voer nie. Dit was asof sy verdoof is, nie gemedikeer vir 'n respiratoriese siekte nie. Anja het 'n knop in haar maag gevoel. Iets was beslis verkeerd. Sy het die name van die medisyne in haar gedagtes neergeskryf om later na te vors. Haar intuïsie het vir haar gesê dat daar 'n raaisel in daardie huis was, en dat Lientjie dalk in gevaar was. Tydens middagete in die kombuis het Anja probeer om meer inligting by die kok, Tannie Sannie, 'n vrolike en spraaksame dame wat al meer as 10 jaar vir die gesin gewerk het, te kry. Het die meisie Lientjie altyd hierdie respiratoriese siekte gehad, het sy gevra, terwyl sy gehelp het om die skottel goed te was.
Tannie Sunny het haar voorkop gefrons. Dis snaaks dat jy dit vra. Linkie was die gesondste kind wat ek geken het. Sy het altyd in die tuin rondgehardloop, in bome geklim, in die swembad geswem. Het nooit eers regte griep gekry nie. So, wanneer het hierdie ernstige toestand begin? Die kok het haar stem laat sak en nader gekom. Dit het geleidelik begin vererger nadat mevrou Elise met die baas getrou het. Aanvanklik was dit net 'n paar hoesies. Toe af en toe koors. Toe skielik die diagnose van chroniese respiratoriese siekte en die meisie het al hoe swakker geword, totdat sy aan haar kamer gekluister was. En niemand het dit vreemd gevind nie, het Anja gevra en het al hoe meer onrustig gevoel. Meneer Hendrik vertrou sy vrou volkome. Hy reis so baie vir besigheid dat hy skaars die geleidelike veranderinge in sy dogter opmerk. Wanneer hy tuis is, gee Elise die meisie minder medisyne, so Linkie is meer wakker, meer teenwoordig. Dis asof daar 2 Linkies is, een heeltemal verdoof wanneer haar pa weg is, en een minder bedwelm wanneer hy naby is. Tannie Sunny se woorde het Anja se aanvanklike vermoedens bevestig. Iets baie verkeerd was met Linkie aan die gebeur, en die stiefma het gelyk asof sy in die middel van hierdie raaisel was. Die middag toe sy teruggegaan het om na Linkie te kyk, was die meisie nog steeds vaak, maar 'n bietjie meer wakker as voorheen. Anja het langs haar gaan sit en een van die storieboeke van die rak begin lees. My mamma het altyd vir my gelees, het Linkie gemompel, met haar oë half toe. Ek mis haar. Ek is seker jy doen, het Anja geantwoord en oor die meisie se hare gestreel. Linkie, onthou jy hoe jy begin siek word het? Was dit skielik of geleidelik? Linkie was vir 'n paar oomblikke stil, asof sy probeer om die herinneringe deur die mis wat deur die medisyne veroorsaak is, te organiseer. Dit was na my 5de verjaarsdagpartytjie. Tannie Elise het daarop aangedring om 'n spesiale sap net vir my te maak. Sy het gesê dit was 'n familieresep van haar. Daarna het ek begin sleg voel met maagpyn. Die dae daarna het ek baie gehoes. En elke keer as ek sleg gevoel het, het sy meer medisyne gegee en nog meer medisyne. Linkie se stem het weggeraak totdat dit onhoorbaar was. Sy het weer aan die slaap geraak en Anja met nog meer vrae gelaat. Die res van die dag het sonder voorval verloop. Elise het laatmiddag teruggekeer, Linkie se toestand nagegaan en tevrede gelyk toe sy haar diep aan die slaap gevind het. Tydens aandete, wat stiptelik om 8uur bedien is, het Elise aangekondig dat haar man die volgende week van sy reis sou terugkeer. Hendrik sal net 2 dae bly voordat hy weer na Singapore vertrek, het sy verduidelik, terwyl sy aan 'n glas rooiwyn teeg. Ek wil die huis onberispelik hê. En Linkie wel, ek sal haar medikasie 'n bietjie verminder, sodat sy meer teenwoordig is tydens haar pa se besoek. Die bevestiging van die manipulasie van die medisyne volgens die pa se aan- of afwesigheid het Anja 'n rilling gegee. Die koudheid waarmee Elise gepraat het oor die verdowing van haar eie stiefdogter was skrikwekkend. Toe Anja die aand se medisyne vir Linkie gaan gee, omstreeks 8, was die meisie 'n bietjie meer wakker. Sy het die geleentheid gebruik om 'n bietjie meer te gesels. Linkie, voor jy siek geword het jy gereeld dokters besoek. Net die kinderarts 1 keer per jaar, het die meisie geantwoord en haar vaak oë gevryf. Nadat ek siek geword het Tannie Elise gesê, ek het gespesialiseerde behandeling nodig, 'n privaat dokter kom so nou en dan hier na die huis. En hoe lyk hierdie dokter? 'n Ou man, vriend van Tannie Elise. Hy praat nie veel met my nie, net met haar. Hy ondersoek my asemhaling, my oë en dan praat hulle alleen in die gang. Anja het die medisyne gegee en het al hoe meer onrustig gevoel oor die hele situasie. Voordat Linkie heeltemal aan die slaap geraak het die meisie haar hand met verrassende krag vir iemand so broos vasgehou. Anja, jy gaan nie weggaan nie, nee. Die ander verpleegsters het weggegaan toe hulle begin vra het. Verpleegsters. Elise het gesê sy hier huishulpe, nie verpleegsters nie. Ek gaan nêrens heen nie, het Anja beloof en die meisie se hand saggies gedruk. Ek is hier om jou te help. Linkie het flou geglimlag voordat sy aan die kalmerende effek van die medisyne toegegee het. Ek het geweet jou oë is vriendelik hè. Toe sy die kamer verlaat, het Anja 'n besluit geneem. Sy moes dieper ondersoek instel na wat in daardie huis aan die gebeur was. Die medisyne, die misterieuse siekte, die verdwyning van die biologiese ma, die vorige verpleegsters, wat vrae gevra het en weg is. Daar was 'n ontstellende patroon wat besig was om te vorm.
Op pad huis toe het Anja by 'n apteek gestop en die apteker gevra oor die name van die medisyne wat sy neergeskryf het. Die antwoord het haar nog meer gealarmeer. Sommige van hulle was kragtige kalmeermiddels, gewoonlik voorgeskryf vir ernstige psigiatriese toestande en nie vir respiratoriese siektes nie. Word hierdie medisyne aan kinders toegedien, het sy gevra en probeer om haar stem ferm te hou. Die apteker het sy bril verstel, verras. Selde en slegs in baie spesifieke gevalle met uiters beheerde dosisse. Hulle is baie sterk vir kinders. Dit kan verslawing en ernstige neeweffekte veroorsaak as dit aanhoudend gebruik word. Daardie nag, terwyl sy in haar bed gelê het, kon Anja nie slaap nie. Die stukke het begin in plek val en 'n ontstellende prentjie gevorm. En in die middel van hierdie prentjie was 'n 7-jarige meisie, bleek en broos, vasgevang in 'n siklus van voortdurende verdowing, om redes wat sy nog nie ten volle verstaan het nie. Wat gaan in daardie huis aan, het sy vir haarself in die donker gemompel. En wat wil Elide regtig met daardie kind doen? Die vraag het onbeantwoord gebly en in haar gedagtes weerklink terwyl die slaap haar uiteindelik oorval het. Môre sou nog 'n dag in die Botha-huis wees. En Anja was vasbeslote om die waarheid uit te vind, maak nie saak hoe ontstellend dit was nie. 3 dae het verloop sedert Anja by die Botha-huis begin werk het. Elke uur wat sy saam met Lientjie deurgebring het, het haar vermoedens versterk dat iets sinisters aan die gebeur was. Die roetine was altyd dieselfde. Die meisie het 3 keer per dag massiewe dosisse medikasie ontvang en die meeste van die tyd in 'n toestand van halfbewussyn gebly. Daardie donderdagoggend het Anja vroeër as gewoonlik opgedaag. Sy het die nag op die internet navorsing gedoen oor die medisyne wat Lientjie geneem het, en wat sy ontdek het haar nog meer gealarmeer. Dit was meestal kragtige psigotropiese middels wat selde vir kinders voorgeskryf is, en wat permanente neurologiese skade met langdurige gebruik kon veroorsaak. Aangesien Elide vir 'n liefdadigheidsontbyt uitgegaan het en Griet besig was om toesig te hou oor die skoonmaak van die swembadarea, het Anja besluit om dieper ondersoek in te stel. Sy het Lientjie se kamer binne gegaan, wat nog diep geslaap het, die effek van die nagtelike medisyne. Versigtig om nie geraas te maak nie, het sy die medisynekas begin ondersoek. Sy het elke flesie nagegaan, name, dosisse en toedieningsfrekwensie neergeskryf. Sommige van die etikette het gelyk asof dit gemanipuleer is, asof dit vervang is om die werklike inhoud te verberg. Terwyl sy ondersoek ingestel het, het die televisie se afstandbeheer uit haar hand gegly en onder Lientjie se bed ingerol. Toe sy buig om dit op te tel, het Anja iets vreemds opgemerk, 'n klein metaalboksie wat tussen die bedbasis en die matras weggesteek was. Sy het na Lientjie gekyk om seker te maak sy slaap nog en het die boksie versigtig uitgetrek. Dit was nie gesluit nie. Toe sy dit oopmaak, het haar bloed koud geword. Binne was verskeie leë flessies van medisyne wat verskil het van die in die kas, almal met duidelike aanduidings dat dit kragtige kalmeermiddels en antipsigotika was. Sy het ook 'n noteboekie gekry met gedetailleerde aantekeninge oor dosisse en effekte, geskryf in die elegante handskrif wat sy as Elise se herken het. Verhoog clozapine na 50 mg, effek onvoldoende met 25 mg, het een van die aantekeninge gelei. Lientjie het probeer om met die tuinier oor haar ma te praat. Moet haar meer verdoof hou wanneer daar personeel naby is. Anja het 'n knop in haar maag gevoel. Die bewyse was duidelik, Elise was besig om Lientjie doelbewus te verdoof, ver bo enige wettige mediese noodsaaklikheid. Wat doen jy? Die kinderlike stem het Anja laat skrik. Lientjie het wakker geword en haar met groot oë dopgehou, gefestig op die metaalboksie. Waar het jy dit gekry, het die meisie gevra en met sigbare inspanning probeer regop sit in die bed. Anja uitgehuiwer, maar besluit om eerlik te wees. Dit was onder jou bed. Lientjie, weet jy wat hierdie medisyne is? Die meisie het haar kop ontkennend geskud. Maar ek het al gesien hoe tannie Elide hierdie boksie verskeie kere wegsteek. Sy bære dit altyd wanneer pappa gaan kom. Anja het op die rand van die bed gaan sit, steeds met die boksie in haar hand. Lientjie, ek dink die medisyne wat jy neem, is nie om enige respiratoriese siekte te behandel nie. Dis medisyne om jou te laat slaap, om jou swak te maak. Die meisie se oë het met trane gevul. Ek het geweet iets is verkeerd. Voorheen het ek gehardloop, gespeel, nou kan ek skaars wakker bly. Hoekom sou sy dit aan my doen? Ek is nog nie seker nie, het Anja geantwoord en die kind se koue hand vasgehou. Maar ek beloof ek sal uitvind en jou help. Op daardie oomblik het hulle die geluid van 'n motor gehoor wat by die ingang van die herehuis parkeer.
Elide het vroeër as verwag teruggekeer. Vinnig het Anja die boksie na sy wegsteekplek teruggesit en opgestaan en gemaak asof sy Lientjie se kussings regskuif. Die kamerdeur het oopgegaan en Elise het ingekom, onberispelik soos altyd in haar donkerblou snyierspak. Ek sien Lientjie is al wakker, het sy opgemerk met haar gewone koue glimlag. Hoe voel jy vandag, my skat? Moeg, het Lientjie geantwoord en 'n betekenisvolle blik na Anja gegooi. Dis normaal met jou toestand, het Elide gesê en nader aan die bed gekom. Tyd vir die oggendmedisyne. Ek kan dit toedien, het Anja dadelik aangebied. Ek raak al ervare met die roetine. 'n agterdogtige glinstering het deur Elide se oë geflits, maar sy het geknik. Goed. Is die sleutels by jou? Uitstekend. Ek gaan by Griet hoor hoe die skoonmaak van die swembad vorder. Hendrik is mal daaroor om te swem wanneer hy tuis is. Sodra Elise weg is, het Lientjie Anja se arm gegryp. Asseblief, moenie vir my al die medisyne vandag gee nie. Ek wil wakker bly, ek wil met jou kan praat. Anja het gehuiwer. Om die medikasie drasties te verminder kon onttrekkingssimptome veroorsaak, maar om met die volle dosis voort te gaan, het beteken om die meisie se lyding te verleng. Ek sal dit 'n bietjie verminder geleidelik, het sy beloof. Ons kan nie skielik ophou nie, dit kan gevaarlik wees. Ek sal begin deur die helfte van die dosis van elkeen te gee, goed. Lientjie vol vertroue ingestem. Anja het die kas oopgemaak en versigtig die medisyne voorberei, sommige pille in die helfte gesny en ander vervang met klein stukkies bruisende vitamiens wat sy in haar handsak gedra het, wat soortgelyk gelyk het wanneer dit in water opgelos is. Selfs met die verminderde dosis het Lientjie nog steeds vaak geword, maar aansienlik meer wakker as op vorige dae. Sy kon 'n samehangende gesprek voer en het selfs belangstelling getoon om deur 'n storieboek te blaai. Tydens middagete het Anja met Tannie Sunny in die kombuis gesels en probeer om meer inligting oor die familie te kry. Was meneer Hendrik altyd so afwesig, het sy gevra, terwyl sy gehelp het om groente vir die sop te sny. Nee, my kind. Voor mevrou Anneliese se verdwyning het hy baie gewerk, natuurlik, maar hy het altyd tyd vir sy familie gemaak. Korte reise, naweke tuis. Hy was 'n baie teenwoordige pa vir Lientjie. Na die voorval het hy homself in sy werk begrawe as 'n manier om te ontsnap, veronderstel ek. En die familie se fortuin. Is dit alles syne? Tannie Sunny het gehuiwer en rondgekyk om seker te maak hulle is alleen. Eintlik nie. Mevrou Anneliese het uit 'n tradisionele en baie ryk familie gekom. Toe sy met meneer Hendrik getrou het, wat reeds op sy eie suksesvol was, het hulle 'n ooreenkoms aangegaan. Die helfte van die gesamentlike fortuin sou in 'n trustfonds vir Lientjie geplaas word, waartoe sy eers op 21-jarige ouderdom toegang sou hê, of vroeër, as iets met haar ouers sou gebeur. Die ander helfte het op die egpaar se naam gebly. Anja het 'n rilling gevoel. So, as iets met meneer Hendrik gebeur, erf Lientjie alles met die stiefma as wettige voog tot sy mondig is, het Tannie Sunny voltooi en haar stem nog laer laat sak. Maar as Lientjie wel, as iets met haar gebeur voor dit, gaan die erfenis na die pa en uiteindelik na sy vrou. Die stukke het begin in plek val. Elise se belangstelling om Lientjie permanent verdoof, swak en geïsoleerd te hou, kon verband hou met die beheer van die fortuin. As die meisie onbevoeg verklaar sou word, sou die stiefma, as die pa se vrou, toegang tot al die geld hê. En meneer Hendrik, weet hy van die medisyne wat Lientjie neem? Hy weet sy neem medisyne vir 'n sogenaamde respiratoriese siekte, maar ek twyfel of hy die besonderhede ken. Mevrou Elide verminder altyd die dosisse wanneer hy tuis is, soos ek jou reeds vertel het. Die meisie is meer wakker, meer soos die Lientjie van voorheen, alhoewel steeds swak. En die baas is so min tyd hier dat hy nie die verskil tussen die normale dae en die besoekdae opmerk nie. Die middag toe sy met die medisyne na Lientjie se kamer teruggekeer het, het Anja die meisie op die bed sien sit, met meer kleur in haar gesig as gewoonlik. Die vermindering van die oggenddosis het reeds positiewe effekte getoon. Ek voel anders vandag, het Lientjie gesê met 'n klein glimlaggie. Minder nevelagtig. Dis goed, het Anja geantwoord en langs haar gaan sit. Ek sal aanhou om dit 'n bietjie met elke dosis te verminder, sodat jou liggaam geleidelik gewoond kan raak. Weereens het sy slegs die helfte van die voorgeskrewe dosis toegedien en die res met onskadelike ekwivalente vervang. Lientjie het nog steeds vaak geword, maar kon lank genoeg wakker bly om te gesels.
Lientjie, jy het gesê jou ma het 'n verrassing vir jou en jou pa gehad die dag toe sy verdwyn het. Het jy enige idee wat dit kon wees? Die meisie het haar voorkop gefrons en gekonsentreer. Ek weet nie regtig nie. Maar ek onthou dat sy in die weke voor die reis bekommerd gelyk het. Ek het 'n gesprek tussen haar en pappa gehoor, sy het iets gesê oor belangrike dokumente, oor die beskerming van die toekoms. Ek het dit nie destyds regtig verstaan nie. En waar het sy belangrike dokumente geberre? Weet jy? Lientjie het na 'n skildery aan die oorkantste muur gewys, 'n portret van haarself met haar biologiese ma, glimlaggend in 'n sonnige tuin. Agter daardie skildery is 'n kluis. Mamma het gedink ek weet nie, maar ek het haar een keer sien oopmaak. Die wagwoord is my verjaarsdag. Anja het met hernieude belangstelling na die skildery gekyk. Kon daar enige leidraad wees oor Anneliese se verdwyning of oor Elise se ware motiewe? In die volgende dae het Anja voortgegaan om die dosisse van die medisyne geleidelik te verminder. Lientjie se verbetering was elke dag sigbaar. Die kleur het na haar gesig teruggekeer, haar oë het 'n glans gekry en sy kon vir langer periodes sit en selfs 'n bietjie met hulp in die kamer rondloop. Op 'n Sondagmiddag, haar afdag, het Anja na 'n apteek in die middestad gegaan en met 'n vriendelike apteker gepraat oor die medisyne wat Lientjie geneem het, sonder om name of besonderhede te noem wat die familie kon identifiseer. Hierdie medisyne saam is uiters gevaarlik vir 'n kind, het die apteker bevestig, gealarmeer. Dit kan permanente neurologiese skade, hartprobleme, lewerprobleme veroorsaak. Wie sou so 'n kombinasie voorskryf? En as die kind ophou om dit te neem na 2 jaar se aaneenlopende gebruik? Dit moet 'n geleidelike vermindering wees, onder toesig van 'n dokter. Skielike onttrekking kan stuiptrekkings, bloeddrukveranderinge, selfs koma in uiterste gevalle veroorsaak. Anja het hom bedank vir die inligting, nog meer vasbeslote om Lientjie te help. Sy het die regte benadering gevolg deur die medikasie geleidelik te verminder, maar sy het 'n meer konkrete plan nodig gehad. Op Maandag, toe sy teruggekeer het werk toe, het sy 'n ander soort bedrywigheid in die herehuis opgemerk. Hendrik Botha het 'n dag vroeër as verwag van sy reis teruggekeer. Anja het hom vlugtig in die gang gesien, 'n lang, atleties geboude man met grys hare by sy slape en oë identies aan Lientjie se. Hy het moeg en bekommerd gelyk. Jy moet die nuwe werknemer wees, het hy gesê toe hy by Anja verbyloop. Sy stem was diep en beleefd. Elise het genoem sy het iemand gehuur om met Lientjie te help. Hoe gaan dit met haar? Sy het 'n goeie week, meneer, het Anja geantwoord en haar woorde versigtig gekies. Bietjie meer opgewek as gewoonlik. 'n Glinster van hoop het deur Hendrik se oë gegaan. Ek is bly om dit te hoor. Ek gaan haar nou dadelik sien. Anja het toegekyk terwyl hy na sy dogter se kamer gestap het. Vir 'n oomblik het sy dit oorweeg om hom dadelik van haar vermoedens te vertel, maar sy het gehuiwer. Sy het konkrete bewyse nodig gehad voordat sy sulke ernstige beskuldigings teen Elise kon maak. Tydens aandete, bedien deur Tannie Sunny in die elegante eetkamer, kon Anja, wat as 'n dienshulp gewerk het, die gesin se dinamika waarneem. Elise was buitengewoon aandagtig teenoor haar man, het af en toe aan sy arm geraak en by elke opmerking geglimlag. Hendrik het afgelei gelyk en herhaaldelik genoem hoe Lientjie beter gelyk het. Die nuwe aanpassings in die medikasie moet werk, het Elise opgemerk en 'n vinnige, deurdringende blik na Anja gegooi, wat die nagereg bedien het. Dermalan was verlede week hier en het 'n paar veranderinge voorgestel. Ons het 'n tweede opinie nodig, Elise, het Hendrik gesê en sy servet op die tafel neergesit. 2 jaar se behandeling en Lientjie is nog steeds te broos. Ek het daaraan gedink om haar na 'n gespesialiseerde kliniek in Switserland te neem. 'n Skaduwee het oor Elise se gesig gegaan, so vinnig dat dit gelyk het asof net Anja dit opgemerk het. My skat, ons het dit al bespreek. Haar toestand is te delikaat vir reise. Dermalan is die beste spesialis in die land vir hierdie soort geval. Nietemin, ek wil 'n ander opinie hê. Ek het 'n afspraak vir volgende week in Kaapstad gemaak, met 'n pediatriese longarts wat my vir nood aanbeveel het. Anja, wat die borde opgetel het gevoel hoe haar hart vinniger klop. 'n Konsultasie met 'n ander dokter sou onafhanklike toetse beteken, wat die afwesigheid van enige respiratoriese siekte en die teenwoordigheid van kalmeermiddels in Lientjie se liggaam sou openbaar. Elise se plan sou in gevaar wees. Later, toe sy die nag se tee vir Lientjie geneem het, het sy die meisie op die bed sien sit met 'n oop boek op haar skoot, iets ondenkbare week tevore. Langs haar het Hendrik stories oor sy reis vertel.
Anja het Lientjie uitgeroep toe sy haar sien met 'n entoesiasme wat haar pa verras het. Kyk wat het pappa vir my uit Korea gebring. Dit was 'n delikate musiekboksie met 'n ballerina wat gedraai het op die klank van 'n sagte melodie. Lientjie het dit soos 'n kosbare skat vasgehou. Dis pragtig, het Anja opgemerk en die skinkbord op die tafeltjie neergesit. Tyd vir jou tee, Lientjie. Hendrik het aandagtig toegekyk terwyl Anja die tee vir sy dogter geskink het. Jy lyk asof jy 'n spesiale manier met haar het. Lientjie maak nie maklik oop vir vreemdelinge sedert sy siek geword het nie. Anja is nie 'n vreemdeling nie, pappa, het Lientjie geprotesteer en die warm vloeistof geblaas. Sy is my vriendin. Sy vertel my stories en luister regtig na my. 'n Opregte glimlag het Hendrik se moe gesig verlig. Wel, ek is bly julle kom so goed oor die weg. Toe Hendrik uitgaan om 'n oproep te beantwoord, het Lientjie Anja se arm vasgehou. Pappa het gesê ons gaan volgende week na 'n nuwe dokter toe, 'n regte dokter, nie tannie Elide se vriend nie. Dis wonderlik, het Anja geantwoord en die komberse reggeskuif. Ons sal aanhou om jou medisyne stadig te verminder, sodat jy sterker is vir die konsultasie, goed. Lientjie het geknik, opgewonde oor die vooruitsig van verbetering. Maar Anja kon nie anders as om bekommerd te voel nie. As Elise regtig besig was om Lientjie te vergiftig om haar erfenis te beheer, wat sou sy doen as sy besef haar plan word bedreig deur 'n konsultasie met 'n onafhanklike spesialis? Daardie nag, toe almal reeds gaan slaap het, het Anja besluit om 'n kans te waag. Sy moes die kluis agter die skildery, wat Lientjie genoem het, nagaan. As daar dokumente was wat Anneliese se verdwyning verduidelik het, of enige bewyse van Elise se ware bedoelings, kon sy Lientjie meer effektief beskerm. Met stille tree het sy teruggekeer na die meisie se kamer, wat diep geslaap het. Met uiterste versigtigheid het sy die skildery van die muur afgehaal en 'n klein ingeboude digitale kluis onthul. Sy het Lientjie se geboortedatum ingetik, 12de April 2018. Die kluis het 'n sagte klik gemaak en oopgegaan. Binne was verskeie dokumente wat in leers georganiseer is. Anja het dit vinnig ondersoek in die dowwe lig van die bedlampie. Sy het Anneliese se testament gevind wat bevestig het wat Tannie Sannie gesê het oor Lientjie se erfenis. Sy het ook bankdokumente, sertifikate en onderin 'n verseelde koevert gevind wat aan Hendrik geadresseer was met die inskripsie: "Maak slegs oop as iets met my gebeur" in die handskrif wat sy aangeneem het Anneliese se was. Die koevert was oop. Iemand het reeds die inhoud daarvan gelees. Binne het sy 'n brief gevind wat 2 dae voor Anneliese se verdwyning gedateer was. Hendrik, as jy dit lees, beteken dit my vermoedens was korrek. Ek het iets ontstellends ontdek oor Elise de Villiers, die vrou wat onlangs by die stigting begin werk het. Sy is nie wie sy sê sy is nie. Haar regte naam is Bianca Alvarez, en sy was betrokke by die vermoedelike vergiftiging van haar eerste man in Nederland. Hulle het nooit genoeg bewyse gevind nie, maar hy het maande lank aan misterieuse simptome gely voordat hy met permanente neurologiese skade opgeneem is. Ek heg die dokumente van die saak aan wat ek by 'n privaat speurder gekry het. Wees versigtig en bovenal beskerm ons Lientjie. As iets met my gebeur, is dit nie toeval nie. Anja het 'n koue rilling langs haar ruggraat gevoel. Die brief het haar ergste vermoedens bevestig. Elise of Bianca het 'n geskiedenis van vergiftiging gehad. Anneliese het dit ontdek en is waarskynlik stilgemaak voordat sy die waarheid aan Hendrik kon openbaar. Nou was dieselfde vrou besig om Lientjie stadig te vergiftig, waarskynlik met dieselfde doel, om die familie se fortuin te beheer. Die geluid van voetstappe in die gang het Anja laat vries. Vinnig het sy die dokumente in die kluis teruggesit, dit toegemaak en die skildery terug teen die muur geplaas. Sy het agter die deur van die aangrensende badkamer weggekruip, haar hart het vinnig geklop. Die kamerdeur het stil oopgegaan. Elise het ingekom, geklee in sy nagjas, en nader aan Lientjie se bed gekom. Sy het vir 'n paar oomblikke gestaan en na die slapende meisie gekyk, met 'n onsyferbare uitdrukking. Daarna het sy na die medisynekas gestap, dit met haar eie sleutel oopgemaak en die flessies nagegaan, asof sy pille tel. Frans het aangedui dat iets nie soos verwag was nie. Elise het iets in 'n klein noteboekie wat sy by haar gehad het, neergeskryf, die kas toegemaak en net so stil as wat sy ingekom het, die kamer verlaat. Anja het 'n paar minute gewag voordat sy uit haar skuilplek gekom het. Dit was nou duidelik, Elise het begin vermoed dat iemand die dosisse verander. Die tyd was besig om uit te loop.
Sy moes konkrete bewyse versamel en Hendrik waarsku voordat Elise iets drasties kon doen, het sy teen Lientjie, het sy teen Anja self. Die volgende oggend het Anja met 'n swaar hart by die Botha-huis aangekom. Die ontdekkings van die vorige aand het haar geen rus gegee nie. Anneliese se brief, Elise se donker geskiedenis, die dreigende gevaar wat oor Lientjie gehang het, dit alles het soos 'n orkaan van bekommernisse in haar gedagtes gewoel. Sy het die huis in 'n relatiewe normale toestand gevind. Hendrik het vroeg vertrek vir 'n sakevergadering en Elise was in die studeerkamer en het sake van die Liefdadigheidsstigting waarvan sy voorsitter was, hanteer. Anja het die geleentheid gebruik om direk na Lientjie se kamer te gaan. Die meisie was wakker en het op die bed gesit met die musiekboksie wat haar pa vir haar gebring het. Haar gesig het meer kleur gehad as die vorige dae, in gevolg van die geleidelike vermindering van die medisyne. Goeiemôre, Lientjie, het Anja gegroet en probeer om 'n ligte toon te behou ten spyte van die angs wat sy gevoel het. Hoe voel jy vandag? Beter, het die meisie met 'n skaam glimlag geantwoord. Ek kon slaap sonder daardie medisyne wat my nagmerries gee. Tannie Elise het nie gisteraand vir my medisyne kom gee nadat pappa gaan slaap het nie. Anja het haar voorkop gefrons. Dit was ongewoon vir Elise om die nagtelike medikasie te verwaarloos. Is jy seker? Lientjie het geknik. Sy het gekom, na my gekyk, maar my wakker gemaak nie. Ek het gemaak asof ek slaap. Toe het sy in die medisynekas gekrap en weggegaan. Presies wat Anja gesien het terwyl sy weggekruip het. Elise was besig om 'n soort telling of verifikasie van die medisyne te doen. Lientjie, onthou jy dat jy my van die kluis agter die skildery vertel het? Weet jy of iemand anders die wagwoord ken? Die meisie het haar lip gebyt, nagedink. Net mamma en pappa het geweet. Maar een keer het ek gesien hoe tannie Elise daarin kyk. Dit was net nadat mamma verdwyn het. Sy het nie geweet ek is wakker nie. Dit het die oop koevert verduidelik. Elise het Anneliese se brief gevind, geweet sy word ondersoek en dat daar bewyse teen haar was. Nog 'n rede om Lientjie stil te maak, die enigste getuie wat moontlik inkriminerende besonderhede kon onthou. Lientjie, onthou jy hoe jou lewe was voordat jy siek geword het? Hoe was jou roetine? Die meisie se oë het opgehelder met die herinneringe. Ek het elke dag skool toe gegaan. Ek het Dinsdae en Donderdae balletlesse gehad en Saterdae geswem. Pappa het my Sondae in die park gaan fietsry en mamma het elke aand vir my stories gelees. Haar stem het 'n bietjie gebreek by die laaste deel. Anja het haar hand vasgehou en haar aangemoedig om voort te gaan. En wanneer het dit begin verander? Wanneer het jy begin sleg voel? Dit was na my 5de verjaarsdagpartytjie, soos ek jou vertel het. Tannie Elise het as 'n familievriendin by ons huis begin kuier. Sy het altyd vir my geskenke gebring, sy was baie vriendelik. Daardie dag het sy daarop aangedring om 'n spesiale sap net vir my te maak. Sy het gesê dit het vitamiene wat my sterk sou laat groei. En daarna het jy siek geword. Lientjie het geknik. Ek het maagpyn begin kry, toe het ek baie gehoes. Pappa het my 'n paar keer dokter toegeneem, maar die toetse het niks ernstigs gewys nie. Dit het geleidelik erger geword. Nadat mamma verdwyn het en tannie Elise met pappa getrou het, het sy my elke dag medisyne begin gee. Eers was dit net 2, toe het dit meer geword. Sy het gesê ek het 'n seldsame siekte wat gewone dokters nie reg kon behandel nie. Anja het 'n knop in haar maag gevoel. Die patroon was duidelik, Elise het Lientjie geleidelik begin vergiftig, lank voordat sy selfs met Hendrik getrou het, waarskynlik om enige vermoede van skielike vergiftiging te vermy nadat sy die rol van stiefma aangeneem het. Lientjie, onthou jy enige besonderhede van die dae voordat jou ma gereis het? Het sy bekommerd, senuweeagtig gelyk. Die meisie het haar oë toegemaak en gekonsentreer. Sy was anders. Sy het baie oor die telefoon gepraat, altyd saggies. Een aand het ek gehoor hoe sy met pappa stry. Sy het iets gesê soos ek vertrou haar nie, Hendrik en ek het konkrete bewyse nodig. Pappa het gedink sy oordryf, het gesê Elise is net vriendelik en behulpsaam. Elke nuwe detail het die teorie bevestig. Anneliese het Elise vermoed, 'n ondersoek begin en is waarskynlik stilgemaak voordat sy die waarheid aan Hendrik kon blootstel. Tannie Elise maak my soms bang, het Lientjie in 'n lae stem gebieg, asof sy bang was om gehoor te word. Sy glimlag, maar haar oë bly koud. En as pappa nie kyk nie, kyk sy anders na my. Anja het diep asemhaal en 'n besluit geneem.
Sy het konkrete bewyse van die vergiftiging nodig gehad, iets wat sy aan Hendrik of die owerhede kon wys, 'n idee het in haar gedagtes opgekom. Lientjie, ek gaan jou hulp nodig hê. Kom ons doen 'n eenvoudige toets, goed. Wanneer ek vandag jou medisyne bring, gaan ek 'n paar monsters van elkeen bære. Ons moet uitvind wat regtig in hierdie flessies is. Die meisie het geknik en die erns van die situasie verstaan, selfs op haar jong ouderdom. Gaan jy help om uit te vind hoekom ek so vaak word? Ja, ek gaan presies uitvind wat met jou gebeur. En ek beloof ek sal nie toelaat dat iets slegs met jou gebeur nie. Na ontbyt, toe Anja die oggendse medisyne gaan haal het, het sy diskrete monster van elke pil eenkant gesit en dit in klein plastieksakkies wat sy in haar handsak gebring het, gebære. Sy het voortgegaan met die strategie om die dosisse te verminder en 'n deel van die medisyne met onskadelike ekwivalente te vervang. Lientjie was toenemend wakker en sterk in transformasie wat nie deur Elise ongesiens verbygegaan het nie. Tydens middagete het die stiefma haar stiefdogter met 'n berekende blik dopgehou en haar groeiende helderheid opgemerk. Lientjie lyk anders vandag, het Elise terloops opgemerk terwyl sy 'n stukkie hoender gesny het. Meer teenwoordig. Dis 'n goeie teken, is dit nie, het Hendrik geantwoord, duidelik tevrede. Miskien sien ons uiteindelik 'n werklike verbetering. Of miskien is dit net 'n tydelike skommeling in haar toestand, het Elise teëgepraat, haar sagte toon in kontras met die koudheid van haar blik. Ons moet nie oorhaastige verwagtinge skep nie. Anja, wat die maaltyd bedien het die onderliggende spanning aangevoel. Elise was agterdogtig, en dit het haar nog gevaarliker gemaak. Na middagete tydens haar rustyd, het Anja die herehuis verlaat met die verskoning dat sy persoonlike sake moes afhandel. In werklikheid het sy direk na 'n laboratoriumkliniek in die middestad gegaan, waar sy 'n laboratoriumtegnikus, Susan, 'n vriendin van haar ma, geken het. Ek het 'n dringende en vertroulike guns nodig, het Anja verduidelik en die sakkies met die monsters van die medisyne gewys. Kan jy vir my sê presies wat hierdie pille is? Susan, 'n vrou in haar 50's, het haar bril verstel en die monsters met nuuskierigheid ondersoek. Ek kan dit analiseer, maar dit sal 'n paar uur neem. Enige spesiale rede vir hierdie dringendheid? Anja het gehuiwer en gewonder hoeveel sy moes openbaar. Dis om 'n kind te help wat verkeerdelik gemedikeer word. Ek kan nie nou besonderhede gee nie, maar dis 'n potensieel gevaarlike situasie. Iets in Anja se toon moes die erns van die situasie oorgedra het, want Susan het sonder verdere vrae geknik. Kom terug aan die einde van die werksdag. Ek sal die resultate vir jou hê. Gedurende die middag het Anja na die herehuis teruggekeer en haar normale take voortgesit terwyl die angs gegroei het. Lientjie het 'n konsultasie met Dermalan gehad, die privaat dokter wat deur Elise aanbeveel is, wat minder as 15 minute geduur het en basies bestaan het uit die luister na die meisie se longe met 'n stetoskoop en die vraag van oppervlakkige vrae. Die toestand bly stabiel, het hy aan Elise in die gang verklaar, sonder om te weet dat Anja naby genoeg was om te hoor. Hou die medikasie soos dit is. Sy lyk deesdae meer wakker, het Elise opgemerk. Miskien moet ons die dosisse aanpas. Die dokter het sy skouers opgetrek. Verhoog die hydrasosin na 75 mg 3 keer per dag. Dit behoort die probleem van oormatige helderheid op te los. Anja het 'n rilling gevoel. Die dokter was duidelik 'n medepligtige in Elise se skema en het medisyne voorgeskryf om Lientjie verdoof te hou sonder enige wettige mediese regverdiging. Aan die einde van die dag het Anja toestemming gevra om vroeër te vertrek, met die bewering dat sy haar ma na 'n mediese afspraak moes neem. Elise het teesinnig ingestem, maar nie sonder om 'n agterdogtige blik te gee nie. By die laboratoriumkliniek het Susan haar met 'n ernstige uitdrukking ingewag. Ek het die resultate en dit is uiters kommerwekkend, het sy gesê en verskeie gedrukte blaaie aan Anja oorhandig. Dit is nie medisyne vir respiratoriese siektes nie. Dit is hoofsaaklik kragtige kalmeermiddels, antipsigotika en 'n paar neurologiese beheermiddels in dosisse wat selfs vir volwassenes oormatig sou wees, wat nog te sê van 'n kind. Anja het die resultate ondersoek en 'n mengsel van afgryse en bevestiging van haar vermoedens gevoel. Wat sou gebeur as 'n kind hierdie medisyne vir 'n lang tydperk neem? Permanente neurologiese skade, kognitiewe inkorting, hart- en lewerprobleme basies, 'n geleidelike agteruitgang van alle lewensbelangrike stelsels. Wie dit ook al aan 'n kind gee, is effektief besig om haar stadig te vergiftig. Die woord vergiftiging het in Anja se gedagtes weerklink en haar ergste vermoedens bevestig.
Nou het sy konkrete bewyse gehad. Elise was besig om Lientjie doelbewus te vergiftig, waarskynlik met die doel om permanente neurologiese skade te veroorsaak wat haar onbevoeg sou maak om die familie se fortuin te erf. Hierdie is 'n saak vir die owerhede, het Susan bekommerd voortgegaan. As 'n kind hiermee gemedikeer word, is sy in onmiddellike gevaar. Ek sal dit hanteer, het Anja beloof en die resultate versigtig in haar handsak gebêre. Dankie, Susan. Jy weet nie hoe belangrik dit is nie. Op pad huis toe het Anja haar volgende stap in haar gedagtes uitgewerk. Sy moes die bewyse aan Hendrik wys en hom oortuig van die gevaar waarin sy dogter verkeer. Maar eers moes sy seker maak dat Lientjie veilig was. Toe sy by haar klein woonstel aankom, het sy Tannie Marie gekry wat televisie in die sitkamer kyk. Die nuus het 'n berig getoon oor 'n motorongeluk op die 2 snelweg. Dank die Here jy het aangekom, my kind, het Tannie Marie gesê en haarself met moeite in die leunstoel reggeskuif. Ek was bekommerd. Jy lyk uitgeput. Anja het langs haar ma gaan sit en die gewig gevoel van alles wat sy ontdek het. Maar, ek is in 'n ingewikkelde situasie. Ek het iets vreesliks ontdek in die huis waar ek werk. In kort het sy haar ontdekkings gerapporteer en die resultate van die medisyne-analise gewys. Tannie Marie het aandagtig geluister, die afgryse het in haar oë gegroei. My kind, jy moet dit onmiddellik aanmeld. Daardie vrou is gevaarlik. As sy haar eerste man vergiftig het en moontlik iets aan die meisie se maag gedoen het, sal sy nie huiwer om jou skade aan te doen as sy uitvind wat jy weet nie. Ek weet maar ek kan nie net polisie toe gaan sonder om eers met Lientjie se pa te praat nie. Hy het geen idee wat aan die gebeur is nie. En ek is bang dat as Elise sonder onweerlegbare bewyse gekonfronteer word, sy iets drasties sal doen. Praat dan môre nog met hom, wys hom die resultate en pa sal nie bewyse ignoreer dat sy dogter vergiftig word nie. Anja het geknik, vasbeslote. Dis wat ek van plan is om te doen. Hendrik kom môre middag terug van 'n kort reis. Ek sal 'n oomblik vind om privaat met hom te praat. Daardie nag kon Anja skaars slaap. Beelde van Lientjie, bleek en broos, het gemeng met gedagtes oor Elise en haar berekende blik. Anneliese se brief, die verborgde kriminele geskiedenis, die medisyne wat die meisie se gesondheid stadig vernietig het, alles het 'n skrikwekkende scenario gevorm. Die oggend het sy vroeër as gewoonlik by die herehuis aangekom, vasbeslote om Lientjie te beskerm terwyl sy vir Hendrik se aankoms gewag het. Sy het die huis vreemd stil gevind. Griet het verduidelik dat Elise uitgegaan het om sake by die stigting te hanteer en eers die middag sou terugkeer. En Lientjie het Anja gevra en die trappe opgegaan. Slaap seker nog. Mevrou Elise het gesê sy het vanoggend die oggend se medisyne vroeër toegedien. 'n Alarm het in Anja se gedagtes afgegaan. Elise het nooit persoonlik die oggendmedisyne toegedien sedert haar aanstelling nie. Sy het na Lientjie se kamer gehardloop, haar hart het vinnig geklop. Sy het die deur oopgemaak en die meisie nog aan die slaap gevind, maar haar asemhaling het anders gelyk, stadiger, meer moeisaam. Sy het vinnig nader gekom en aan haar gesig geraak. Haar vel was koud en klam. Lientjie, word wakker. Die meisie het nie gereageer nie. Haar oë het toegebly en haar lippe het 'n effens blouerige tint gehad. Anja het haar pols nagegaan, dit was swak en onreëlmatig. Griet het sy paniekerig geskree. Bel 'n ambulans, vinnig. Dit gaan nie goed met Lientjie nie. Terwyl die huishoudster na die telefoon gehardloop het, het Anja probeer om Lientjie wakker te maak en saggies aan haar gesig geklap. Die meisie het uiteindelik haar oë half oopgemaak, maar dit het gelyk asof sy nie kon fokus nie. Anja, het sy met moeite gemompel. Tannie medisyne baie. Die besef het Anja soos 'n weerligstraal getref. Elise het 'n oordosis van die medisyne toegedien, waarskynlik toe sy besef het dat die dosisse verander word. Dit was 'n desperate poging om haar plan ongeskonde te hou, miskien selfs om dit te versnel. Bly by my, Lientjie. Hulp is op pad, het Anja gesê en die meisie se koue hand vasgehou. Ons gaan jou hospitaal toe neem, jy sal oukei wees. Griet het teruggekeer hygend. Die ambulans is op pad. Wat het gebeur? Ek glo dis 'n reaksie op die medisyne, het Anja geantwoord en vermy om haar volle vermoedens te openbaar voordat sy met Hendrik gepraat het. Ons moet haar pa onmiddellik in kennis stel. Hy is op 'n vlug terug van Pretoria, hy behoort oor 2 uur te land. Ek het probeer om mevrou Elise te bel, maar haar selfoon is af.
Toe die ambulans opdaag, het Anja daarop aangedring om Lientjie na die hospitaal te vergesel en haarself geïdentifiseer as die gesin se werknemer wat vir die meisie se sorg verantwoordelik is. Tydens die rit het een van die paramedici gevra oor die medisyne wat Lientjie geneem het. Anja het die resultate van die analises gewys en vinnig haar vermoedens verduidelik. Dit lyk na 'n geval van ernstige medikasievergiftiging, het die paramedikus gealarmeer opgemerk. Ons sal die mediese span onmiddellik in kennis stel. By die hospitaal is Lientjie direk na die noodgevalle afdeling geneem. Anja het al die inligting wat sy gehad het aan die dokters verskaf, insluitend die resultate van die medisyne-analises en die geskiedenis van voortdurende verdowing. As hierdie analises korrek is, staan ons voor 'n ernstige geval van kindermishandeling deur vergiftiging, het die verantwoordelike dokter, Pieter Fourie, verklaar nadat hy die dokumente ondersoek het. Ons sal volledige toksikologiese toetse moet doen en die owerhede in kennis stel. Red haar asseblief eers, het Anja gesmeek. En indien moontlik, wag vir die pa se aankoms voordat u enige amptelike stappe neem. Hy is nie bewus van die situasie nie en sal teenwoordig wil wees om sy dogter te beskerm. Die dokter het begrypend geknik. Ons sal alles moontlik vir die meisie doen. En ja, ons sal vir die pa wag, maar ons kan nie die kennisgewing aan die owerhede in 'n geval soos hierdie uitstel nie. Terwyl Lientjie behandeling ontvang het om die effekte van die vergiftiging om te keer, het Anja angstig in die hospitaal se gang gewag. Haar telefoon het gelei, dit was Griet wat ingelig het dat Hendrik van die noodgeval in kennis gestel is en op pad was na die hospitaal. Elise is ook opgespoor en was op pad terug na die herehuis om daarna na die hospitaal te gaan. 'n uur later het Hendrik aangekom, sy gesig bleek van bekommernis. Waar is my dogter? Wat het gebeur? Anja het diep asemhaal en moed bymekaar geskraap. Dit was die oomblik van waarheid. Meneer Hendrik, ons moet dringend privaat praat. Dit gaan oor Lientjie, oor die medisyne wat sy neem en oor u vrou, Elise. Hendrik Botha het na Anja gestaar met 'n uitdrukking wat verwarring en agterdog gemeng het. Hulle was in 'n klein privaat kamer in die hospitaal, waar sy hom gelei het vir die gesprek wat alles sou verander. Waarvan praat jy, het hy gevra, sy stem gespanne. Watter storie is dit oor medisyne en my vrou? Anja het diep asemhaal. Dit was nou of nooit. Meneer Hendrik, die afgelope paar dae het ek bewyse versamel dat u dogter Lientjie nie siek is nie. Sy word stelselmatig vergiftig met kragtige psigiatriese medisyne wat toegedien word, asof dit vir 'n respiratoriese siekte is wat sy nie het nie. Die sakeman se gesig het bleek geword. Dit is 'n uiters ernstige beskuldiging. Besef jy wat jy sê? Ek besef dit, meneer. En ek sou dit nie sonder bewyse gedoen het nie. Anja het haar handsak oopgemaak en die resultate van die laboratoriumanalise uitgehaal, en dit na Hendrik uitgestrek. Hierdie is die medisyne wat Lientjie daagliks, 3 keer per dag, neem. Soos u kan sien, is dit kragtige kalmeermiddels, antipsigotika en middels wat in hierdie dosisse permanente neurologiese skade veroorsaak. Daar is nie 'n enkele medisyne vir respiratoriese behandeling tussen hulle nie. Hendrik het die dokumente ondersoek, die skok was duidelik op sy gesig. Maar Dermalan het Lientjie gediagnoseer, die behandeling voorgeskryf. Dermalan is 'n medepligtige, meneer. Hy is nie eens 'n spesialis in respiratoriese siektes nie. Ek het sy registrasie by die mediese raad nagegaan. Hy is 'n algemene praktisyn met 'n spesialisering in geriatrie, nie in pediatrie of longkunde nie. Hendrik se verwarring het plek gemaak vir 'n groeiende woede. En jy suggereer dat Elise hier agter sit. Dat sy my dogter doelbewus sou bedwelm. Hoekom sou sy so 'n monsteragtige ding doen? Anja het gehuiwer, wetende dat wat sy volgende sou sê, selfs moeiliker sou wees om te aanvaar. Vir die erfenis, meneer Hendrik. Lientjie is die hooferfgenaam van die gesamentlike fortuin van u en mevrou Anneliese. As Lientjie onbevoeg verklaar word, of as iets ergers met haar gebeur, gaan alles na u en uiteindelik na u vrou. Dis absurd. Elise het haar eie fortuin, sy sou nie. Elise is nie wie u dink sy is nie, het Anja onderbreek en probeer om haar stem kalm te hou ten spyte van die spanning. Haar regte naam is Bianca Alvarez. Sy het 'n geskiedenis. Haar eerste man in Nederland is opgeneem met ernstige neurologiese skade na maande van misterieuse simptome. Hy is op dieselfde manier vergiftig as wat Lientjie nou is. Hendrik het in die stoel ineengestort en sy hande deur sy grys hare gevee. Hoe weet jy dit alles?
Die vrou, Anneliese, het dit ontdek. Sy het 'n privaat speurder gehuur voordat sy verdwyn het. Sy het 'n brief gelos wat alles verduidelik in die kluis in Lientjie se kamer. Die vermelding van die brief het Hendrik sy oë laat opslaan, gealarmeer. Brief. Watter brief? 'n Brief geadresseer aan u, gebeure in die kluis agter die portret van Lientjie met haar ma. Die wagwoord is Lientjie se verjaarsdag. Anneliese het geskryf dat sy Elide se ware identiteit en haar kriminele verlede ontdek het. Sy het daar later verdwyn. Ek het nooit daardie brief gesien nie, het Hendrik gemompel, sy stem het gebreek. Ek het nooit van die bestaan daarvan geweet nie. Omdat Elise dit eerste gevind het. Die koevert was oop toe ek dit gesien het. Sy het geweet sy word ondersoek. Lang stilte het gevolg, terwyl Hendrik die verwoestende inligting verwerk het. Toe hy uiteindelik praat, was sy stem gelaai met ingehoue emosie. Jy sê vir my dat die vrou met wie ek getrou het, dalk iets te doen het met Anneliese se verdwyning, en dat sy nou my dogter vergiftig. Ja, meneer. En ek glo dat sy vandag probeer het om die proses te versnel. Lientjie het vanoggend 'n oordosis van die medisyne ontvang. Dis hoekom ons haar inderdaad hospitaal toe moes bring. Hendrik het skielik opgestaan, sy gesig vertrek in 'n uitdrukking van afgryse en woede. Ek moet my dogter sien. En daarna gaan ons na die kluis om daardie brief te kry. Op daardie oomblik het die deur van die kamer oopgegaan en Elise het ingekom, onberispelik geklee soos altyd, maar met 'n gesig gemerk deur 'n bekommernis wat Anja as vals herken het. Hendrik, my skat, ek het nou net aangekom. Hoe gaan dit met Lientjie? Wat het gebeur? Die blik wat Hendrik na sy vrou gegooi het, was gelaai met 'n nuwe bewustheid, 'n vermoede wat minute tevore nie bestaan het nie. Medikasievergiftiging, blykbaar. Die dokter sien nou na haar om. Elise het die dokumente in Hendrik se hand en die blikke wat tussen hom en Anja uitgeruil is, opgemerk. Haar bekommerde glimlag het vir 'n oomblik gewankel. Wat is dit, 'n toetsuitslag? Ons kan so sê, het Hendrik geantwoord, met 'n koudheid wat Anja nog nooit van tevore gesien het nie. 'n Gedetailleerde analise van die medisyne wat Lientjie geneem het. Medisyne wat jy toegedien het. Elise se masker van bekommernis het begin verkrummel. Haar oë het vernou toe sy na Anja gestaar het. Ek sien ons huiswerker het haar neus gesteek waar dit nie hoort nie. En absurde stories vertel, blykbaar. Dis nie stories nie, Elise. Of moet ek jou Bianca noem? Hendrik se stem was ijskoud. Laboratoriumanalises lieg nie. Die medisyne wat jy vir my dogter gegee het, is gif, nie medisyne nie. 'n Gelaaide stilte het die kamer gevul. Elise het haar postuur regop gemaak en enige voorgee van onskuld laat vaar. Haar gesig het 'n berekende uitdrukking aangeneem wat Anja reeds in oomblikke van onverskilligheid gesien het. Sy sou nie oorleef het nie, Hendrik, het sy uiteindelik gesê met 'n ontstellende kalmte. Die fortuin is op haar naam geplaas, 'n kind. Al daardie geld, al daardie mag, vermors op 'n meisie wat nie eens sou weet wat om daarmee te doen nie. Ek aan die ander kant het visie, ek het 'n doel. Hendrik het 'n tree teruggegee, geskok deur die direkte bekentenis. Jy erken. My God, jy het regtig vir Lientjie vergiftig. Nie op 'n fatale manier nie, my skat. Net genoeg om haar neurologies te kompromiteer en permanente voogtyskap sou ingestel word, en as jou toegewyde vrou en stiefma sou ek beheer oorneem. Die Liefdadigheidsstigting het befondsing nodig gehad, my projekte het hulpbronne nodig gehad. Die stigting is net 'n fasade vir jou ambisies, het Anja beskuldig, nie in staat om haarself te bedwing in die aangesig van Elide se sinisme nie. Bly stil, het Elise gesis en met haat in haar oë na haar gedraai. Jy is niks meer as 'n nuuskierige huiswerker nie. Dink jy gaan ongestraf hiervan afkom nadat jy jare se noukeurige beplanning verwoes het? Hendrik het tussen beide getree en homself tussen die twee vroue geplaas. Genoeg, Elide. Dis verby. Ek gaan nou dadelik polisie toe. En ek wil ook antwoorde oor Anneliese hê. Wat het jy met haar gedoen? 'n Koue glimlag het oor Elide se lippe gekruis. Anneliese was te slim vir haar eie beswil. Sy het dinge oor my verlede ontdek, sy was op die punt om alles te verwoes. Ongelukkig het sy 'n ongeluk tydens haar reis gehad. Die geïmpliseerde bekentenis was te veel vir Hendrik. Jy gaan hiervoor betaal. Ek sal persoonlik seker maak jy sien nooit weer die lig van die dag nie. Elide het gelag en geluid sonder enige humor. Met watter bewyse, Hendrik?
Die woord van 'n huiswerker teen myne. Ek is Elise de Villiers Botha, vrou van een van Kaapstad se magtigste mans, voorsitter van 'n gerespekteerde liefdadigheidsstigting. Wie gaan die absurde beskuldigings van julle glo? Die resultate van die medisyne-analise is genoegsame bewys, het Anja tussen beide getree. En die toksikologiese toetse wat op Lientjie uitgevoer word, sal alles bevestig. Om nie te praat van Anneliese se brief en die dokumente oor jou verlede as Bianca Alvarez nie. Elide se selfvertroue het sigbaar gewankel. Sy het nie op soveel opgehoopte bewyse teen haar gereken nie. Dit eindig nie hier nie, het sy gedreig en na die deur teruggetree. Julle het geen idee waartoe ek in staat is nie. Eintlik het ons 'n goeie idee, het Hendrik geantwoord en na haar toe beweeg. En jy gaan nêrens anders as na die polisiestasie nie. Op daardie oomblik het die deur weer oopgegaan en Pieter Fourie het ingekom, vergesel van 2 polisiebeamptes. Meneer Botha, het die dokter gesê, hierdie is speurders Jansen en Venter. Ek moes hulle in kennis stel van u dogter se geval, volgens die protokol vir vermoedens van kindermishandeling. Die voorlopige toksikologiese toetse het kommerwekkende vlakke van beheerde middels in haar liggaam bevestig. Die polisiebeamptes het die duidelike spanning in die kamer waargeneem. Gebeur hier iets, het speurder Jansen gevra. Ja, het Hendrik ferm geantwoord. Ek wil 'n formele klag teen my vrou, Elise Botha, lê vir poging tot vergiftiging van my dogter Lientjie. En ek versoek dat u ook haar moontlike verband met die verdwyning van my eerste vrou, Anneliese Botha, wat 2 jaar gelede in Nederland plaasgevind het, ondersoek. Elise het bleek geword, haar blik het vinnig gewissel tussen Hendrik, die polisiebeamptes en die deur, besig om haar kanse op ontsnapping te bereken. Mevrou Elise Botha, het speurder Venter gesê en vorentoe getree, u sal ons na die polisiestasie moet vergesel om verklaringe oor hierdie ernstige beskuldigings af te lê. Dis absurd, het sy geprotesteer, haar kalmte het heeltemal verkrummel. Julle kan nie die woorde van hierdie ontstelde man en hierdie huiswerker glo nie. Ek is 'n gerespekteerde. Mevrou, het speurder Jansen onderbreek, ons het voorlopige toetsuitslae wat toon dat die meisie Lientjie Botha stelselmatig vergiftig is met beheerde middels. Dit is voldoende bewyse om 'n formele ondersoek te begin. Werk asseblief saam. Elise het 'n laaste blik van pure haat na Anja gegooi voordat sy deur die polisiebeamptes uit die kamer begelei is. Toe die deur toegaan, het Hendrik weer in die stoel ineengestort, sy gesig in sy hande begrawe. Hoe het ek dit nie gesien nie? Hoe kon ek so blind wees? Anja het huiwerig nader gekom en 'n hand op sy skouer geplaas. Sy was manipulerend, meneer Hendrik. Sy het alles noukeurig beplan en misbruik gemaak van u pyn oor mevrou Anneliese se verdwyning. En Lientjie, my klein Lientjie, hoe lank het sy gelei terwyl ek die wêreld deurgereis het en vertrou het dat sy goed versorg word. Lientjie sal herstel, het Anja verseker. Sy is sterk, baie sterker as wat Elise gedink het. En nou het sy hier ten volle teenwoordig. Die dokter, wat in die kamer gebly het, het nader gekom. Meneer Botha, u dogter is gestabiliseer. Ons kon die akute vergiftiging omkeer, maar ons sal haar die volgende paar dae noukeurig moet monitor. En 'n plan vir geleidelike detoksifikasie sal nodig wees om hierdie middels uit haar liggaam te verwyder sonder om gevaarlike onttrekkingssimptome te veroorsaak. Ek sal doen wat ook al nodig is, dokter, het Hendrik geantwoord en opgestaan. Kan ek haar nou sien? Ja, sy is by haar bewussyn en vra na haar pa. En ook na juffrou Anja. Hendrik se oë het na Anja gedraai vol dankbaarheid. Jy het my dogter se lewe gered. Ek sal jou nooit genoeg kan bedank nie. Ek het net gedoen wat enigiemand sou doen, het sy emosioneel geantwoord. Lientjie is spesiaal. Sy verdien al die geluk in die wêreld. Saam het hulle na die kamer gestap waar Lientjie opgeneem is. Die meisie was bleek teen die wit lakens, met 'n drip in haar arm en monitors langs die bed, maar haar oë het opgehelder toe sy haar pa en Anja sien inkom. Papa. Anja, het sy met 'n swak stem uitgeroep, maar baie duideliker as gewoonlik. Julle het saamgekom. Hendrik het gehardloop om sy dogter te omhels, trane het vrylik oor sy gesig geloop. My prinses, vergewe my. Vergewe my dat ek nie vroeër agtergekom het nie, dat ek nie hier was om jou te beskerm nie. Dis oukei, papa, het Lientjie geantwoord, met 'n wysheid wat haar ouderdom oortref het. Dis nie jou skuld nie. Tannie Elide het almal geflous. Maar nie vir Anja nie, het Hendrik gesê en sy hand uitgesteek sodat Anja by hulle kon aansluit.
Sy het agtergekom wat aan die gebeur was en het die moed gehad om ondersoek in te stel, selfs al het sy haar werk en nog baie meer in gevaar gestel. Anja het nader gekom en Lientjie se vrye hand vasgehou. Ek het beloof ek sou jou help onthou. En beloftes is gemaak om gehou te word. Lientjie het geglimlag, 'n opregte glimlag wat haar bleek gesig verander het. Ek het geweet jy is anders. Jou oë is vriendelik. Die drie het vir 'n lang oomblik so gebly, verenig deur 'n ervaring wat hul lewens vir altyd verander het. Buite die kamer het die mediese span Lientjie se behandelingsplan voorberei, terwyl die speurders die saak teen Elise Botha, of Bianca Alvarez, soos haar regte naam in die daaropvolgende ondersoeke sou onthul, begin bou het. Later daardie dag is Hendrik en Anja, begelei deur die polisie, na die herehuis om Anneliese se brief en enige ander relevante bewyse te gaan haal. Die kluis agter die skildery het nie net die inkriminerende brief bevat nie, maar ook gedetailleerde dokumente van die privaat ondersoek wat Anneliese laat doen het, insluitend foto's van Bianca Alvarez in Nederland, mediese verslae van die vergiftigde eksman en rekords van haar identiteitsverandering toe sy in Suid-Afrika aangekom het. Anneliese het probeer om ons te beskerm, het Hendrik gemompel en met bewende hande deur die dokumente geblaai. Sy het alles ontdek en 'n verskriklike prys daarvoor betaal. Die polisie het Elise se kamer as deel van die ondersoek verseël en die medisyne en ander relevante materiaal as bewyse ingesamel. In die luukse inloopkas het hulle 'n geheime kompartement gevind wat verskeie paspoorte met verskillende identiteite, groot bedrag geld in verskeie geldeenhede en juweliersware bevat het wat later as Anneliese se geïdentifiseer sou word. Sy was enige oomblik gereed om te vlug, het speurder Jansen opgemerk. Misdadigers van hierdie kaliber het altyd 'n ontsnappingsplan. Terwyl die polisie hul werk voortgesit het, het Hendrik Anja in die sitkamer laat sit en vir haar 'n koppie tee aangebied wat Tannie Sannie voorberei het. Ek wil hê jy moet weet jou werk is gewaarborg. As jy nog by ons wil bly, het hy met 'n moe glimlag gesê. Eintlik wil ek jou veel meer as dit aanbied. Lientjie het iemand nodig wat sy vertrou tydens haar herstel, iemand buite my. Anja het die koppie met albei hande vasgehou en die vertroostende warmte gesoek. Ek sal met graagte aanhou om Lientjie te help, meneer Hendrik. Maar nie as 'n huiswerker nie. Miskien as 'n soort terapeutiese begeleier as u saamstem. Ek het 'n bietjie ervaring met gesondheidsorg en ek kan meer leer wat ook al nodig is om met haar herstel te help. Hendrik het nagedink en geknik. 'n Uitstekende idee. En asseblief, na alles waardeur ons is, dink ek jy kan my net Hendrik noem. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree, slegs onderbreek deur die verafgeleid van die polisiespan wat op die boonste verdiepings werk. Weet jy, het Hendrik uiteindelik gesê, Lientjie het iets interessants in die hospitaal vir my gesê, tussen die toetse deur. Sy het gesê jy het dieselfde vriendelike oë as wat haar ma gehad het. Dis hoekom sy jou van die eerste dag af vertrou het. Anja het 'n onverwagte emosie gevoel by daardie woorde. Lientjie is baie oplettend, selfs met alles waardeur sy is. Sy is buitengewoon, het Hendrik saamgestem. En danksy jou sal sy die kans kry om groot te word en die wêreld te wys hoe buitengewoon sy regtig is. Daardie aand het Anja na haar klein woonstel teruggekeer om Tannie Marie te vind wat angstig op nuus gewag het. Sy het haar alles vertel wat gebeur het, die konfrontasie met Elise, die polisie se ingryping, Lientjie se herstel en Hendrik se dankbaarheid. My hemel, wat 'n verskriklike storie, het Tannie Marie uitgeroep en die kruisteken gemaak. Daardie arme kind, en jy wat jouself so in gevaar stel. Dit kon gevaarlik gewees het, my kind. Ek weet, ma, maar ek kon nie net toe kyk hoe Lientjie so agteruit gaan, terwyl ek weet wat aan die gebeur is nie. Natuurlik kon jy nie. Ek het jou nie grootgemaak om jou rug te draai as iemand hulp nodig het nie. Tannie Marie het trots geglimlag. En nou? Wat gaan gebeur? Anja het gesig en haarself op die verslete bank in die klein sitkamer laat sak. Elise gaan ernstige aanklagte in die gesig staar, poging tot moord, kindermishandeling, identiteitsbedrog. En die Nederlandse polisie het die saak van Anneliese se verdwyning heropen. Hendrik het 'n nuwe pos aangebied as 'n terapeutiese begeleier vir Lientjie tydens haar herstel. En het jy aanvaar? Ja. Ek kan haar nie nou los nie. Ons het 'n band gevorm, jy weet. Buitendien sal die salaris selfs beter wees, wat beteken ons kan uiteindelik die volle behandeling vir jou artritis betaal. Tannie Marie het haar dogter se hand liefdevol gedruk. Jy is 'n seëning, Anja. Vir my en nou ook vir hierdie meisie.
Daardie nag het Anja vir die eerste keer in weke diep geslaap. Die moeilikste stryd was gewen, maar sy het geweet dat die pad na herstel vir Lientjie lank sou wees. Nuwe fase het vir albei begin, 'n fase van genesing, van heropbou en, wie weet, van nuwe moontlikhede wat sy nog nie eens kon voorstel nie. 6 maande het verloop sedert die noodlottige dag toe Elise deur die polisie weggeneem is. Die winter het plek gemaak vir 'n lewendige lente in Kaapstad, wat vernuwing en hoop meegebring het, gevoelens wat die transformasie in die lewe van Lientjie en almal om haar perfek weerspieël het. Die Botha-huis was nie meer die somber en onderdrukkende plek van voorheen nie. Die gordyne het oopgebly en die natuurlike lig toegelaat om die vertrekke te oorstroom. Kinderlike gelag, voorheen deur medisyne versmoor, het nou vrylik deur die gange weerklink. En in die middel van hierdie transformasie was Lientjie onherkenbaar vir enige iemand wat haar in Elise se tyd geken het. Daardie sonnige Saterdagoggend het Anja stiptelik om 9 uur by die herehuis aangekom, soos sy 5 dae per week in haar nuwe rol as terapeutiese begeleier gedoen het. Sy het Lientjie in die wintertuin gevind, gekonsentreer op 'n waterverfoefening, onder die noukeurige toesig van haar fisioterapeut, Terstein. "Goeiemôre, kunstenaar prinses," het Anja gegroet en met 'n glimlag nader gekom. Lientjie het haar gesig opgelig en opgehelder toe sy Anja sien. Op 8 jaar oud, pas voltooi, was sy byna onherkenbaar. Die gesig wat voorheen bleek en ingeval was, het nou blosende wange en blink oë gehad. Haar breinhare, voorheen dof, het nou met lewe geglinster, vasgevang in 'n ingewikkelde vlegsel wat sy self geleer het om te maak. "Anja, kyk wat het ek vandag geverf," het die meisie uitgeroep en die papier opgelig waarop sy, met die vaardigheid moontlik vir haar ouderdom, 'n kolibrie uitgebeeld het wat 'n rooi blom besoek. "Dis pragtig, Lientjie. Jy het baie talent," het Anja opreg geprys en die meisie se vordering waargeneem, nie net in kuns nie, maar ook in fyn motoriese beheer, iets wat ernstig gekompromiteer is deur die jare van gedwonge medikasie. Terstein het tevrede geglimlag. Lientjie vaar buitengewoon goed. Haar motoriese koördinasie het met 80% verbeter sedert die begin van die terapie. En vandag het ons 30 minute se oefeninge voltooi sonder enige pouse vir rus. Lientjie se herstel was merkwaardig, alhoewel uitdagend. Na die aanvanklike hospitalisasie het sy 'n streng program van medikasie-detoksifikasie ondergaan, onder toesig van 'n multidissiplinêre span. Die eerste 2 maande was moeilik, met onttrekkingssimptome wat slapeloosheid, bewing en gemoedskommelinge ingesluit het. Maar geleidelik het haar liggaam ontslaag geraak van die giftige stowwe wat so lank toegedien is. Terselfdertyd het 'n intense program van fisioterapie begin om die geatrofieerde spierkrag en gekompromiteerde motoriese koördinasie te herwin. Arbeidsterapie vir daaglikse aktiwiteite, sielkundige begeleiding om die trauma te verwerk, en selfs spraakterapie om die artikulasie van spraak wat aangetas is te verbeter. Lientjie het alles met 'n bewonderenswaardige vasberadenheid vir iemand so jonk aangepak. "Pappa het gesê ons gaan vanmiddag park toe," het Lientjie opgemerk en haar verfmateriaal versigtig weggepak. "Jy kom saam met ons, nee, Anja. As jou pa my nooi, sal ek met graagte saamgaan," het Anja met 'n glimlag geantwoord. Op daardie oomblik het Hendrik die wintertuin binnegekom, met 'n skinkbord met natuurlike sap en vars gesnyde vrugte, 'n gesonde versnapering wat 'n roetine in die huis geword het, en die industriële lekkers vervang het wat Elise gewoonlik aangebied het om haar stiefdogter oppervlakkig te behaag. "Goeiemôre, Anja," het hy gegroet met 'n warm glimlag wat die afgelope maande al hoe meer gereeld geword het. "Ek het nie geweet of jy al aangekom het nie." "Ek het nou net aangekom en is reeds met 'n kunswerk verwelkom," het sy geantwoord en na Lientjie se skildery gewys. Hendrik het gebuk om sy dogter se werk te bewonder. Hy was ook verander, hy het die lang sakereise laat vaar en sy maatskappy herorganiseer, sodat hy hoofsaaklik van die huis af of met kort besoeke aan die kantoor kon werk. Die prioriteit was nou om teenwoordig te wees in Lientjie se lewe en herstel. "Is dit die kolibrie wat ons gister in die tuin gesien het?" het hy gevra en sy dogter om haar skouers omhels. Lientjie het trots geknik. "Ek het probeer om die vlerke baie vinnig te maak, soos hulle is as hy vlieg." "Dis perfek," het Hendrik geprys en die bokant van sy dogter se kop gesoen. Toe draai hy na Anja, "Ons beplan 'n piknik in Kirstenbosch Botaniese Tuin vanmiddag. Die dag is pragtig en Lientjie is gretig om daardie nuwe fiets te probeer. Wil jy saamkom?" Die uitnodiging het Anja nie verras nie. Die afgelope maande het Hendrik haar toenemend by gesinsaktiwiteite ingesluit, wat die professionele grense van haar rol as terapeutiese begeleier oorskry het.
Aanvanklik het Anja 'n gepaste afstand gehou en slegs op Lientjie se herstel gefokus. Maar met verloop van tyd was dit onmiskenbaar dat 'n spesiale band tussen die drie gevorm het. Natuurlik, ek sal graag wil, het sy geantwoord en die klein innerlike stem geïgnoreer wat bevraagteken het of sy nie te emosioneel betrokke raak by die Botha-familie nie. Na die versnapering het Stan afskeid geneem en Lientjie het na haar aanlyn privaatlesse gegaan. Die meisie sou die volgende semester na 'n gewone skool terugkeer, maar vereers het sy met tuisonderrig voortgegaan om die verlore inhoud tydens die jare van verdowing in te haal. Alleen in die wintertuin het Hendrik en Anja die middagse aktiwiteite begin beplan. Lientjie is opgewonde oor die idee om in die park fiets te ry, het Hendrik opgemerk en die skinkbord opgetel. Dis iets wat sy nie sedert sy 5 jaar oud was gedoen het nie. Elise het almal oortuig dat haar respiratoriese toestand enige fisiese aktiwiteit gevaarlik gemaak het. Anja het opgemerk hoe die naam Elise steeds 'n skaduwee oor Hendrik se gelaat gewerp het. Die regsproses teen sy eksvrou het voortgegaan met wesenlike bewyse van haar misdade. Die ondersoeke in Nederland het ook gevorder en haar met Anneliese se verdwyning verbind, alhoewel nog sonder afdoende bewyse. Lientjie is baie sterker as wat Elise ooit gedink het Anja opgemerk. Haar veerkragtigheid is indrukwekkend. Hendrik het met 'n pynsende blik geknik. Net soos haar intuïsie oor mense. Sy het jou onmiddellik vertrou, terwyl ek, 'n volwassene wat veronderstel is om ervare te wees, jare lank heeltemal geflous is. Moenie jouself kwaadlik neem nie, Hendrik. Elise was uiters manipulerend en berekenend. Sy het alles noukeurig beplan. Nietemin het hy aangedring, ek moes die tekens gesien het. Lientjie het heeltemal verander na die troue en ek het alles toegeskryf aan die verlies van haar ma en die sogenaamde siekte. As dit nie vir jou was nie. Anja het liggies aan sy arm geraak, 'n gebaar van troos wat natuurlik tussen hulle geword het. Die belangrikste is dat jy nou hier is, ten volle teenwoordig in haar lewe. Dis wat vir Lientjie saak maak. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree, slegs onderbreek deur die verafgeleid van Lientjie se stem in haar aanlynlis. Hendrik het direk in Anja se oë gekyk, met 'n uitdrukking wat dankbaarheid en iets meer gemeng het, iets wat die afgelope maande stilweg gegroei het. Weet jy, ek het baie oor die toekoms gedink, het hy uiteindelik gesê. Oor wat kom nadat Lientjie heeltemal herstel het. Jou werk as terapeutiese begeleier sal uiteindelik tot 'n einde kom. Anja het 'n knop in haar bors gevoel. Die idee om van Lientjie en Hendrik weg te gaan, was pynliker as wat sy wou erken. Die afgelope maande het die Botha-reis amper 'n tweede tuiste geword, en Lientjie en Hendrik amper 'n familie vir haar. Dis waar, het sy saamgestem en probeer om haar stem ferm te hou. Lientjie vorder vinnig. Binnekort sal sy nie meer konstante begeleiding nodig hê nie. Maar dit beteken nie dat jy uit ons lewens hoef te verdwyn nie, het Hendrik vinnig bygevoeg, asof hy haar bekommernis aangevoel het. Eintlik het Lientjie en ek gepraat, sy is mal oor jou, Anja. En ek? Hy het gehuiwer, duidelik op soek na die regte woorde. Anja het gevoel hoe haar hart vinniger klop, onseker oor die rigting van die gesprek. En jy, het sy aangemoedig, amper in 'n fluistering. En ek het ontdek dat ek ook daarvan hou om jou naby te hê, het hy voltooi, met 'n skaam glimlag wat gekontrasteer het met sy gewone selfvertroue in besigheid. Eintlik meer as daarvan hou. Die afgelope maande het jy 'n noodsaaklike deel van ons albei geword. Voordat Anja kon antwoord, het die geluid van haastige voetstappe die oomblik onderbreek. Lientjie het die wintertuin ingehardloop, met 'n stuk papier in haar hand. Ek het my les vroeg klaargemaak, het sy trots aangekondig. Kan ek nou my nuwe kamer vir Anja wys? Asseblief, pa. Lientjie se nuwe kamer was eintlik dieselfde fisiese ruimte waar sy jare lank opgesluit was, maar die afgelope weke heeltemal verander. Die mure wat voorheen pastelkleurig was, is oorgeverf in 'n lewendige blou wat Lientjie self gekies het. Die hemelbed is vervang met 'n meer moderne en kleurvolle een, en die voorheen melancholiese ruimte het nou oorgeloop van persoonlikheid, met boeke, speletjies en kunsmateriaal wat georganiseerd versprei was. Natuurlik kan jy wys, het Hendrik geantwoord en 'n betekenisvolle blik met Anja uitgeruil wat duidelik gesê het, ons sal hierdie gesprek later voortsit. Lientjie het Anja se hand gegryp en haar die trappe opgelei en opgewonde geklets oor die veranderinge in die kamer en haar nuwe projekte. Toe hulle aankom, is Anja onmiddellik aangetrek deur die groot nuwigheid, muurskildery wat 'n hele muur beslaan het, waar Lientjie 'n landskap van Plettenbergbaai,
waar die gesin beplan het om die volgende somervakansie te hou, begin verf het. Pappa het 'n kunsonderwyser gehuur wat 2 keer per week kom, het Lientjie verduidelik, trots op haar werk wat aan die gang was. Hy het gesê ek het natuurlike talent. En jy het inderdaad, het Anja saamgestem en die nog kinderlike, maar verrassend ekspressiewe trekke van die skildery bewonder. Dit sal pragtig wees as dit klaar is. Net soos die strand waarheen ons in Desember gaan, het Lientjie voortgegaan en 'n laai van haar lesenaar oopgemaak. Kyk, ek het 'n geheim om jou te wys. Sy het 'n kleurvolle koevert uitgehaal en aan Anja oorhandig. Binne was 'n handgemaakte tekening, 3 stokfigure, duidelik 'n meisie, 'n man en 'n vrou, hand aan hand voor wat soos 'n huis gelyk het. Bo in kinderlike letters, my familie, ek, pappa en Anja. Anja het gevoel hoe haar oë klam word. Lientjie, dit is hy. Dis 'n geheim, hoor, het die meisie onderbreek met 'n vinger op haar lippe. Pappa het dit nog nie gesien nie. Dis 'n verrassing wat ek voorberei. Maar ek wou dit eers vir jou wys. Dis pragtig, Lientjie, het Anja gesê, haar stem gebroke van emosie. Baie, baie mooi. Lientjie het geglimlag, tevrede met die reaksie en voortgegaan om ander nuwighede in die kamer te wys. Maar Anja se gedagtes het by die tekening gebly, by die betekenis daarachter en by die onderbroke gesprek met Hendrik in die wintertuin. Die volgende ure het in 'n warrelwind van aktiwiteite verbygegaan. Die uitstappie na Kirstenbosch was presies wat Lientjie nodig gehad het, vars lug, oefening, interaksie met ander kinders. Sy het met verrassende gemak fiets gery, asof haar liggaam net gewag het op die geleentheid om slapende vaardighede te onthou. Terwyl hulle op 'n kombers op die gras gesit en Lientjie op 'n veilige afstand dopgehou het, het Hendrik uiteindelik die onderbroke gesprek van vroeër hervat. Wat ek vroeër probeer sê het hy begin en direk na Anja gekyk, is dat Lientjie en ek graag wil hê dat jy 'n meer permanente rol in ons lewens oorweeg. Anja het gevoel hoe haar hart weer vinniger klop. Watter soort rol? Hendrik het net vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy voortgegaan het, 'n gesinsrol. Lientjie het 'n moederfiguur nodig, iemand wat haar onvoorwaardelik liefhet, wat haar lei en beskerm. En ek het ontdek dat ek ook iemand aan my sy nodig het. Iemand wat ek ten volle vertrou, iemand met wie ek nie net die uitdagings nie, maar ook die vreugdes kan deel. Hy het Anja se hand tussen syne geneem. Ek weet dit mag oorhaastig lyk. Ons het mekaar onder uiterste omstandighede leer ken, en miskien dink jy my gevoelens is net dankbaarheid. Maar dis meer as dit, Anja. Baie meer. Die afgelope maande, terwyl ons lewe herbou het ek besef dat jy 'n noodsaaklike deel daarvan geword het. Anja het 'n golf van emosie oor haar gevoel. Sy het ook gevoelens vir Hendrik gekoester, gevoelens wat sy versigtig bewaar het uit professionaliteit en uit vrees dat sy die intense omstandighede met ware liefde verwar. Maar oor die maande, terwyl sy toewyding aan Lientjie, sy nederigheid om foute uit die verlede te erken, sy vasberadenheid om 'n beter toekoms te bou, aanskou het hierdie gevoelens verdiep en volwasse geword. Hendrik, jy hoef nie nou te antwoord nie, het hy saggies onderbreek. Eintlik maak ek nog nie 'n formele versoek nie. Ek maak net my hart oop, wys die pad wat ek hoop ons saam kan stap, as jy ook so voel. Lientjie het op daardie oomblik teruggekeer, haar wange rooi van die oefening, haar oë blink van vreugde. Ek is honger, het sy aangekondig en haarself op die kombers langs hulle laat val. Wat is in hierdie groot mandjie? Terwyl Hendrik die piknikmandjie wat deur Tannie Sunny voorberei is, oopgemaak het Anja die pa en dogter met natuurlike medepligtigheid sien omgaan, en sy het haarself vir die eerste keer toegelaat om haarself voor te stel as 'n permanente deel van daardie familie, nie as 'n werknemer nie, nie as 'n vriende nie, maar as iets veel dieper en betekenisvoller. Hier, Anja, het Lientjie gesê en vir haar 'n versigtig gesnyde toebroodjie aangebied. Ek het hierdie spesiaal vir jou gemaak. Dit het kaas en tamatie, net soos jy daarvan hou. Terwyl sy die toebroodjie aanvaar het Anja Hendrik se blik op haar gevang, vol hoop en toekomstige moontlikhede. Sy het teruggeglimlag en gevoel dat, ten spyte van al die traumas en struikelblokke, die heelal hulle om 'n rede bymekaar gebring het, en miskien was daardie rede eenvoudig liefde, in sy suiwerste en mees onverwagte vorm. 'n jaar en 'n half later het die lewe sy natuurlike gang gegaan, soos 'n rivier wat uiteindelik sy pad vind nadat dit om klippe en struikelblokke gevloei het. Die lente in Kaapstad was daardie Sondag besonder lewendig, met blomme wat die tuine gekleur het en 'n sagte briesie wat die tipiese Novemberhitte verlig het.
In die elegante tuin van die Botha-huis, nou versier met delikate papierlanterns en blomme bo, het Lientjie op 9,5 jaar oud, heen en weer gehardloop en die laaste voorbereidings met 'n komiese gesag vir iemand so jonk dopgehou. Die koek moet meer na regs wees, het sy 'n glimlaggende Griet opdrag gegee, wat gehoorsaam die posisie van die nageregtafel aangepas het. En waar is die skoenlappers wat in daardie boom moes hang? Van die venster op die tweede verdieping het Anja die toneel met 'n glimlag dopgehou en die ligblou rok wat sy vir die spesiale geleentheid gekies het, reggetrek. Lientjie het daarop aangedring dat die kleur by haar oë pas en Anja kon nie die versoek van die meisie wat in so 'n kort tyd die middelpunt van haar wêreld geword het, weier nie. 'n Sagte klop aan die deur het haar gedagtes onderbreek. Tannie Marie het ingekom, elegant in 'n romp en baadjiestel wat Anja spesiaal vir haar gekoop het. Op 63-jarige ouderdom het Anja se ma verjong gelyk, die volledige behandeling vir artritis, uiteindelik moontlik danksy haar dogter se nuwe finansiële situasie, het 'n groot deel van haar mobiliteit en, nog belangriker, haar onafhanklikheid teruggegee. "Jy is pragtig, my kind," het Tannie Marie gesê en nader gekom om 'n haarlok wat uit Anja se uitgebreide haarstyl ontsnap het, reg te skuif. "Ek het nooit gedink ek sou hierdie dag sien nie." "Ek ook nie, ma," het Anja met 'n emosionele glimlag gebieg. "Soms wonder ek nog of dit alles werklik is." Tannie Marie het haar dogter se hande tussen hare gehou. "Dis werklik, ja. En jy verdien elke oomblik van geluk wat jy beleef. God werk op misterieuse maniere, hy het jou na daardie huis geneem om Lientjie te red, maar op die ou end het jy baie meer gevind as wat jy verwag het." Anja se lewe het in daardie 18 maande heeltemal verander. Na die onthullende uitstappie in Kirstenbosch het sy en Hendrik besluit om die gevoelens wat tussen hulle gegroei het, 'n kans te gee en 'n geleidelike en respekvolle verhouding begin. Om Lientjie te beskerm teen enige teleurstelling as dinge nie sou uitwerk nie, het hulle die eerste maande diskresie gehandhaaf, alhoewel die meisie, met haar skerp intuïsie, perfek gelyk het om te verstaan wat tussen haar pa en haar spesiale begeleier aan die gebeur was. 6 maande later, toe die verhouding reeds gevestig was, het Hendrik Anja gevra om te trou tydens 'n Kersligete in die wintertuin, dieselfde plek waar hulle byna vir die eerste keer hul gevoelens geopenbaar het. Lientjie, 'n medepligtige in die verrassing, het op die presiese oomblik verskyn met die boksie met die ring en verklaar dat haar tekening van die familie uiteindelik werklikheid sou word. Nou, 'n jaar na die verloving, het die groot dag aangebreek. Die seremonie sou intiem wees, met slegs familie en naby vriende, 'n bewuste besluit om die privaatheid wat hulle so waardeer het na die openbare trauma met Elise te behou. Tannie Sannie soek jou onder, het Tannie Marie ingelig en Anja se gedagtes onderbreek. Iets oor die finale goedkeuring van die spyseniering. Anja het geknik en 'n laaste blik in die spieël gegee voordat sy haar ma die trappe afgevolg het. Op pad het sy by Lientjie se kamer verbygegaan, waar die meisie die bykomstighede wat sy as strooimeisie sou dra, versprei het, 'n delikate blommekrans, witkant handskoene en 'n mandjie wat sy met roosblare sou vul om op die paadjie te strooi. Anja se hart het oorgeloop van liefde vir die kind wat so onverwags in haar lewe gekom het. Lientjie was onherkenbaar in vergelyking met die bleek en brose meisie van 2 jaar gelede. Nou was sy 'n lewendige kind met blosende wange, blink oë en 'n onuitputlike energie wat almal in die Herehuis voortdurend aan die gang gehou het. Die volledige herstel het tyd geneem en streng mediese toesig vereis. Die neurologiese skade wat deur die jare van gedwonge medikasie veroorsaak is, was gelukkig nie permanent soos aanvanklik gevrees is nie. Met intensiewe fisioterapie, konstante kognitiewe stimulasie en baie liefde het Lientjie byna al die fisiese gevolge oorkom. Die emosionele letsels was dieper en het voortdurende werk met die sielkundige vereis, maar selfs dit het merkbare verbetering getoon. In die kombuis het Tannie Sannie 'n klein leer van helpers aangevoer en die laaste besonderhede van die spyseniering wat na die seremonie bedien sou word, voorberei. Ag, uiteindelik het die kok uitgeroep toe sy Anja sien. "Ek het nodig dat jy dit proe en vir my sê of dit goed is." Sy het 'n lepel met 'n romerige sous uitgestrek. Anja het geproe en goedkeurend geglimlag. "Dis perfek, Tannie Sannie. Soos altyd. En hierdie is die spesiale alkoholvrye skemerkelkie wat jy gevra het," het die kok voortgegaan en 'n glas met 'n pink vloeistof versier met rooi vrugte aangebied. "Ek het dit 'n nuwe begin genoem. Gepas, nie waar nie?" Met die finale goedkeuring van al die kulinaire besonderhede, het Anja na die tuin gegaan om die voorbereidings vir die seremonie na te gaan.
Die ruimte was omskep, 'n klein altaar bedek met veldblomme, Lientjie se gunstelinge, was onder die skaduwee van 'n eeueoue Jaboticaba-boom opgerig. Rye wit stoele versier met satijnlinte het op die gaste gewag, en 'n paadjie van blomblare het die roete gemerk wat Anja na die altaar sou loop. Lientjie het haar gesien en met oop arms na haar toe gehardloop. Anja, jy is al gereed. Jy is so mooi. En jy hou alles met 'n ysterhand dop, soos ek kan sien, het Anja geskerts en die meisie omhels. Waar is jou pa? In die studeerkamer besig om saam met oom Frikkie klaar te maak, het Lientjie geantwoord, met verwysing na Hendrik se beste vriend en vennoot. Hy is senuweeagtig. Ek het pappa nog nooit so senuweeagtig gesien nie, selfs nie in die belangrike vergaderings van die maatskappy nie. Anja het geglimlag en haar voorgestel hoe Hendrik angstig in sy elegante pak is. Dis normaal om senuweeagtig te wees op spesiale dae soos hierdie. Is jy ook senuweeagtig, het Lientjie gevra en haar aandagtig dopgehou. 'n Bietjie, het Anja erken. Maar dis 'n goeie soort senuweeagtigheid, jy weet. Soos daardie gevoel van skoenlappers in jou maag as jy op die punt is om 'n baie spesiale geskenk oop te maak. Lientjie het begrypend geknik. Ek het ook daardie gevoel op my verjaarsdag gehad, toe julle vir my die hondjie gegee het. Asof opgeroep deur die vermelding, het Mel 'n karamelkleurige brakkie wat uit 'n skuiling as 'n verjaarsdaggeskenk vir Lientjie aangeneem is, tussen die bosse uitgehardloop met 'n grasieuse halsband met blomme wat by die versiering van die partytjie gepas het. Die koms van Mel in die familie 6 maande tevore was nog 'n stap in Lientjie se herstel, die verantwoordelikheid om vir 'n lewende wese te sorg, het haar selfvertroue en empatie verder versterk. Lientjie, dis tyd om klaar te maak, het Tannie Marie van die stoep afgeroep. Die gaste sal oor 'n uur begin aankom. Met 'n vinnige drukkie vir Anja en 'n vrolike gehardloop na die huis, het Lientjie vertrek vir haar eie voorbereiding, met Mel wat haar getrou gevolg het. Die gaste het geleidelik aangekom, 'n paar naby kollegas van Hendrik van die maatskappy, die mediese span wat Lientjie se herstel begelei het, vriende wat die familie gedurende die moeilike tyd ondersteun het, en familielede van albei kante. Die seremonie sou gelei word deur Dominee Rout, 'n ou man wat Anja se familie sedert haar kinderjare geken het. Toe die oomblik uiteindelik aanbreek, het Anja binne die huis gewag, haar hart het vinnig geklop. Tannie Marie het die eenvoudige boeket lelies en rose wat haar dogter vasgehou het, reggeskuif en diskreet 'n traan van emosie afgevee. Jou pa sou so trots gewees het sy gemompel met verwysing na die man wat hulle soveel jare tevore verlaat het. Anja het kalm geglimlag. Ek het jou, maar dit was altyd genoeg. Die sagte musiek het begin speel, 'n instrumentale weergawe van 'n liedjie wat Lientjie aanbid het en wat 'n nie-amptelike gesang van die familie geword het. Eers het Lientjie in die tuin verskyn en blomblare met oormatige entoesiasme gestrooi, wat glimlagte van die gaste ontlok het. Toe was dit Anja se beurt, begelei deur haar ma na die altaar waar Hendrik op haar gewag het. Die blik wat hulle op daardie oomblik uitgeruil het alles gesê. Dit was nie net die begin van 'n huwelik nie, maar die konsolidasie van 'n buitengewone reis wat hulle deur die mees onverwagte omstandighede verenig het. Die seremonie was eenvoudig en emosioneel. Toe die tyd vir die geloftes aanbreek, het Hendrik met 'n gebroke stem gepraat. Anja, jy het in ons lewens gekom toe ons in die duisternis verdwaal was, en nie net lig gebring nie, maar die moed om die waarheid te sien. Jy het nie net Lientjie gered nie, maar my ook van blindheid, van skuld, van pyn. Ek beloof om hierdie geskenk elke dag te eer, om die maat te wees wat jy verdien en om saam met jou die familie te bou waarvan ons altyd gedroom het. Toe dit Anja se beurt was, het sy almal verras deur eers na Lientjie te draai. Lientjie, my klein vegter, ek beloof om vir jou nie net 'n stiefma te wees nie, maar 'n ma in elke sin wat saak maak. Ek beloof om jou vreugde te beskerm, jou nuuskierigheid te stimuleer, jou gevoelens te respekteer en jou onvoorwaardelik lief te hê, elke dag van my lewe. Sy het na Hendrik gedraai en voortgegaan. Hendrik, ek het in jou nie net 'n metgesel gevind nie, maar 'n man wie se vermoë om lief te hê, te leer en te herbou my daagliks inspireer. Ek beloof om aan jou sy te loop in oomblikke van vreugde en in uitdagings, en saam 'n tuiste te bou gebaseer op vertroue, respek en ware liefde. Daar was nie 'n droë oog in die tuin toe die ringe uitgeruil is en Dominee Rout hulle as man en vrou verklaar het nie. Lientjie was die eerste om entoesiasties te klap en gehardloop om hulle albei te omhels sodra die soen die verbintenis verseël het. Die klein onthaal wat gevolg het, is gekenmerk deur musiek, gelag en lewendige gesprekke. Op 'n stadium het Hendrik sy glas vir 'n huildronk gelig.
Ek wil julle almal bedank wat aan ons sy was op hierdie buitengewone reis. Die afgelope 2 jaar het ons geleer dat die lewe onvoorspelbaar en soms pynlik is. Maar dit het ons ook gewys dat ware liefde, moed en eerlikheid altyd 'n pad vind. Vandag vier ons nie net ons verbintenis nie, maar die oorwinning van lig oor skaduwees, van waarheid oor leuns en van liefde oor vrees. Linkie, wat daarop aangedring het om haar eie heildronk met druiwesap te maak, het haar kinderbeker gelig. Ek wil vir Anja dankie sê dat sy my gered het en dat sy my pa weer laat glimlag het. En ek wil hê almal moet weet dat, selfs as die lewe moeilik raak, ons nie moet opgee nie, want goeie dinge wag aan die ander kant. Die wysheid van daardie kind wat meer teëspoed in haar kort lewe in die gesig gestaar het, as wat baie volwassenes ooit sou, het almal ontroer. Toe die partytjie begin afneem en die son aan die horison sak, het Anja, Hendrik en Linkie 'n oomblik van stilte in die wintertuin gevind, die plek waar alles begin het. Terwyl hulle saam op 'n hangstoel gesit het, het hulle gekyk hoe die lig oranje en pink kleure aanneem. Weet julle waarvan ek die meeste van hierdie oomblik hou, het Linkie gevra, tussen hulle ingekruip. Dat dit nie 'n gelukkige einde is nie. Dis 'n gelukkige begin. Hendrik en Anja het blikke oor die meisie se kop uitgeruil en die diep waarheid in haar woorde erken. Dit was inderdaad net die begin van hul storie saam. Daardie aand, nadat Linkie uiteindelik aan die slaap geraak het, uitgeput van die dag se emosies, het Anja en Hendrik hand aan hand deur die tuine gestap, slegs verlig deur die maan en die dekoratiewe lanterns wat nog aan die bome gehang het. As iemand my 2 jaar gelede vertel het dat ek ware liefde sou vind terwyl ek werk soek as 'n huiswerker, sou ek dit onmoontlik gevind het Anja opgemerk en teen haar nou man se skouer geleun. En as iemand my vertel het dat die vrou wat sou kom om na my huis om te sien, uiteindelik my dogter sou red en die liefde van my lewe sou word, sou ek dit ook nie geglo het nie, het Hendrik geantwoord en saggies die bokant van haar kop gesoen. Die lewe is onvoorspelbaar, het Anja nagedink. Ek het daardie deur binne gegaan op soek na net 'n werk om te oorleef, om my ma se behandeling te betaal en ek het uiteindelik 'n familie gevind en 'n lewe gered. En die belangrikste, het Hendrik bygevoeg, is dat jy ons geleer het dat heldhaftigheid nie uit status of geld kom nie, maar uit die moed om te doen wat reg is, selfs al is dit gevaarlik. Die twee het vir 'n paar oomblikke in stilte gebly en die vrede van daardie perfekte oomblik ingeneem, bewus daarvan dat die pad tot hier hobbelrig was, maar dat elke struikelblok wat hulle in die gesig gestaar het, hulle presies gelei het waar hulle moes wees. Weet jy wat Linkie gisteraand vir my gesê het toe ek haar gaan toemaak het Hendrik gevra. Sy het gesê sy het altyd geweet jy is spesiaal van die eerste dag af, want jy het vriendelike oë. En dat sy geweet het alles sou regkom toe sy jou vir die eerste keer in haar kamer sien inkom het. Anja het emosioneel geglimlag. Sy het iets in my gesien wat ek nie eens geweet het bestaan nie, 'n krag wat nog nooit van tevore getoets is nie. En ek is elke dag dankbaar daarvoor, het Hendrik gesê en na haar gedraai om haar in die oë te kyk. Dat jy dapper genoeg was om 'n verskil te maak. Terwyl die sterre oor die tuin van die Heerhuis, nou waarlike tuiste geskyn het Anja nagedink oor al die keuses en toevallighede wat haar tot hier gelei het. In haar desperate soeke na 'n werk het sy soveel meer gevind, 'n doel, 'n liefde, 'n familie. En Linkie, die klein vegter wat soveel in so 'n kort tyd in die gesig gestaar het rustig in haar kleurvolle kamer geslaap, uiteindelik veilig, uiteindelik geliefd soos sy verdien het. Haar toekoms, voorheen bedreig deur skaduwees en gif, het nou oopgegaan soos 'n oneindige horison van moontlikhede. Op die ou end was die storie van die huiswerker wat die vergiftigde dogter van 'n miljoenêr gered het, nie net oor heldhaftigheid of redding nie, dit was oor hoe ware liefde, in al sy forme, die mag het om wonde te genees, lewens te herbou en die donkerste omstandighede te omskep in geleenthede vir lig en vernuwing. Sommige het dit die noodlot genoem, ander toeval. Maar vir Anja, Hendrik en Linkie was dit eenvoudig die begin van 'n nuwe storie, 'n storie geskryf nie met gif en leuns nie, maar met moed, waarheid en bovenal onvoorwaardelike liefde. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Anja, Hendrik en Linkie het julle harte geraak. Om hierdie emosionele reis te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories. Vind dit hier deur links van die video te klik. As jy van hierdie vertelling gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n like te los nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe en die transformerende krag van liefde verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien gretig uit na julle kommentaar.